Op 'n winternag vind 'n eensame miljoenêr 'n dogtertjie in 'n rolstoel wat die Kersmark met 'n onskuldige glinstering in haar oë dophou. Wat as 'n vriendelike gesprek begin, verander toe sy 'n waarheid onthul wat sy hart diep raak. Op die mees onverwagte oomblik smeek die kind hom om haar nie aan te neem nie, maar eerder haar ma as sy vrou te neem, wat hom heeltemal van sy stuk bring. En dit is hierdie onmoontlike versoek wat 'n emosionele reis ontketen wat die lot van al drie vir altyd kan verander. Die Desembernag in Stellenbosch het daardie snerpende koue, tipies van die Boland, gebring, die soort koue wat mense in hul jasse laat wegkruip en skuilings soek by die gesellige liggies van die dorp. Die sentrale plein was omskep in 'n ware Kersfeesskouspel, met duisende gloeilampies wat in 'n gesinkroniseerde ritme flikker en ligpatrone skep wat in die ysige lig gelyk het of dit dans die geur van geroosterde neute het vermeng met die soet reuk van toffieappels en varsgebakte pannekoek. Terwyl straatverkopers hul ware met opgewonde stemme aangekondig het wat oor die geplaveide sypaadjie weergalm het. Hele gesinne het hand aan hand gestap, kinders het tussen die kleurvolle stalletjies gehardloop, verliefde paartjies het foto's voor die reusagtige versierings geneem, en die klank van Kersliedere het elke hoekie van daardie toweragtige toneel gevul wat gelyk het of dit uit 'n sprokie kom te midde van al daardie feestelike gewoel het. Dogtertjie van net 7 jaar oud te skreet langs een van die bankies naby die verligte fontein gesit. Haar blonde hare het in 'n waterval oor haar skouers gehang en geglinster onder die gekleurde liggies wat die plein versier het, en haar bruin oë het die beweging om haar aandagtig dopgehou met 'n indrukwekkende intensiteit vir iemand so jonk. 'n Pink gebreide missie het haar klein oortjies bedek en haar beskerm teen die koue wind wat af en toe gewaai het, en sy het 'n eenvoudige, maar skoon winterjas aangehad wat perfek by haar hoed gepas het. Die rolstoel waarin sy gesit het byna onsigbaar in die skemerte gelyk, asof dit met die skaduwees wou saamsmelt om nie onnodige aandag te trek nie. Haar klein handjies was in haar skoot gevou, en sy het daar gebly, heeltemal verdiep in haar eie gedagtes, terwyl sy gekyk het hoe gesinne met sakke vol geskenke verbygaan en laggeluide wat soos musiek in haar ore geklink het, weergalm. Nie ver daarvandaan nie, het 'n man van 42 jaar alleen tussen die versierde stalletjies gestap en duidelik uitgestaan bo die informele skare wat deur die mark beweeg het. Adriaan de Villiers het 'n donker woljas oor 'n onberispelik gesnyde pak gedra, sy klere met daardie lig van sofistikasie wat net geld en goeie smaak kan bied. Sy donker hare was perfek na agter gekam en het 'n gesig onthul wat gekenmerk is deur 'n uitdrukking van diep moegheid wat al die leksheid in die wêreld nie kon verbloem nie. Hy was die eienaar van een van die grootste tegnologiemaatskappye in die land. Sy naam het gereeld op lyste van die rykste en invloedrykste mense verskyn, en sy roetine het bestaan uit eindelose vergaderings, liefdadigheidsgeleenthede waar hy vir foto's moes glimlag, en sake-etes waar leë gesprekke as strategiese netwerkvorming vermom is. Op daardie spesifieke aand het Adriaan 'n ongewone besluit geneem wat sy hele span verras het. Hy het die privaat bestuurder wat hom oral vergesel het, weggestuur, die teenwoordigheid van die sekuriteitswagte wat normaalweg 'n onsigbare versperring om hom gevorm het, geweier en sy persoonlike assistente beveel om die aand af te neem. Hy wou net 'n paar uur vir homself hê, 'n seldsame oomblik van vryheid waar hy kon stap sonder om dopgehou te word, oor sy lewe kon nadink sonder om onderbreek te word, en soos 'n gewone mens te midde van die anonieme skare kon bestaan. Daar was iets verstikkends aan sy luukse bestaan, 'n groeiende gevoel van leegheid wat geen materiële aanwinst kon vul nie, en hy was desperaat op soek na iets waars, alhoewel hy nie presies geweet het wat dit was nie. Terwyl hy doelloos tussen die stalletjies wat handwerk en Kersversierings verkoop het, rondgedwaal het sy oë die beeld van die dogtertjie wat alleen sit, gevang. Daar was iets diep roerends in die manier waarop sy daar gebly het, so rustig en oplettend, en elke detail om haar met daardie suiwer nuuskierigheid wat net kinders besit, geabsorbeer het. Sy het nie vir almoses gevra nie, nie haar hand uitgesteek om vir medelee van verbygangers te smeek nie, daar was geen plakkate wat om hulp gevra het nie. Sy het eenvoudig in daardie oomblik bestaan, teenwoordig op 'n autentieke manier wat die meeste volwassenes lankal verloor het. Adriaan het iets in sy bors voel roer, 'n vreemde emosie wat hy nie dadelik kon benoem nie. Hy het met versigtige tree nader gekom, om haar nie te laat skrik of ongemaklik te laat voel nie. Toe hy 'n paar meter weg was, het hy gestop en 'n vriendelike glimlag aangebied, en kommentaar gelewer oor die pragtige pink missie wat sy gedra het. Die dogtertjie het haar blink oë na hom opgeslaan, en daar was geen vrees of agterdog in daardie blik nie, net die suiwer en ontwapenende eerlikheid van 'n kind wat nog nie geleer het om vreemdelinge te wantrou nie. Met 'n sagte en skaam stemmetjie het sy verduidelik dat haar ma die missie spesiaal vir haar gemaak het,
elke steek met sorg gebrei gedurende die koue nagte terwyl sy geslaap het. Adriaan het gevoel hoe sy hart saamtrek by daardie eenvoudige, maar betekenisvolle antwoord. Daar was soveel liefde saamgevat in daardie paar woorde, soveel dankbaarheid in die manier waarop die dogtertjie oor haar ma gepraat het. Hy het stadig gekniel, sodat sy knieë die koue en klam sypaadjie kon raak, sonder om hom daaroor te bekommer dat sy dierbroek vuil of gekrekel kon word. Op daardie oomblik het niks daarvan saak gemaak nie. Hy wou op haar ooghoogte wees, ware verbintenis skep, wys dat hy opreg daarin belang gestel het om haar as 'n persoon te leer ken. Hy het vriendelik gevra of haar ma naby was, en die dogtertjie het met haar klein vingertjie na 'n koffiestelletjie aan die oorkant van die plein gewys. Adriaan het die aangeduide rigting gevolg en 'n vrou in haar vroeë 30's gesien, sigbaar maar en uitgeput, wat warm drankies aan klante met vinnige en doeltreffende bewegings bedien het. Sy het dieselfde goue blonde hare as haar dogter gehad, vasgemaak in 'n eenvoudige en praktiese poniestert wat die stringe uit haar gesig gehou het terwyl sy gewerk het. Haar jas was duidelik verslete, met vlekke wat geen wasgoed heeltemal kon verwyder nie, en elmboë wat tekens van intense gebruik oor die jare getoon het. Haar hande het teen 'n konstante spoed gewerk, koffie voorberei, warm sjokolade bedien, kleingeld teruggegee, altyd met 'n beleefde, maar moe glimlag op haar gesig. Daar was 'n stille waardigheid in die manier waarop daardie vrou gewerk het, 'n innerlike krag wat Adriaan dadelik herken het. Sy was nie daar uit keuse of vir een of ander alternatiewe lewenseksperiment nie, sy was daar uit absolute noodsaaklikheid, en het gedoen wat gedoen moes word om te verseker dat haar dogter 'n dak oor haar kop en kos op die tafel gehad het. Daardie gesig het ou herinneringe in Adriaan wakker gemaak, herinneringe aan sy eie ma wat in verskeie poste gewerk het, toe hy 'n kind was, voordat hy sy sake-imperium kon bou en haar uit armoede kon lig. Die dogtertjie het begin praat, en haar woorde het met 'n tasbare trots uitgekom wat haar hele gesig verlig het. Sy het vertel hoe haar ma elke aand sonder uitsondering gedurende die Kerstyd gewerk het, hoe sy altyd gesorg het dat hulle die nodige gehad het, hoe sy nooit gekla het nie, selfs wanneer sy sigbaar uitgeput was. Adriaan het elke woord met volle aandag geluister en die onvoorwaardelike liefde opgemerk wat in elke lettergreep wat deur daardie buitengewone kind uitgespreek is, weergalm het. Toe het die dogtertjie se uitdrukking subtiel verander, 'n skadu van hartseer het oor haar blink oë gegaan, en sy het saggies gefluister dat sy soms gewens het sy kon haar ma meer help, want sy het altyd so moeg gelyk, so oorlaai met verantwoordelikhede. Hierdie eenvoudige woorde het Adriaan se keel toegeknyp op 'n manier wat hy nie verwag het nie. Hy het al maande lank ernstig die moontlikheid van aanneming oorweeg, gedink daaraan om sy groot en leë huis met iets anders as die sterende ekho van sy eie voetstappe wat deur die stil gange weergalm te vul. Hy het gespesialiseerde agentskappe geraadpleeg, ontelbare profiele van kinders wat op gesinne wag, ondersoek, lesings en werkswinkels oor die proses bygewoon, maar alles het altyd koud en meganies gevoel, asof hy vorms vir 'n saketransaksie invul eerder as om sy hart vir ware liefde oop te maak. Maar daar, op daardie toweragtige oomblik onder die gekleurde kersliggies, knielend op die koue sypaadjie langs hierdie buitengewone dogtertjie wat met soveel liefde oor haar ma gepraat het Adriaan iets heeltemal anders ervaar. Daar was 'n egtheid in daardie oomblik wat hy in geen van die formele vergaderings met maatskaplike werkers en sielkundiges gevind het nie. Hier was 'n regte kind met regte emosies, met 'n regte storie, en hy het 'n opregte verbintenisgevoel wat enige logiese verduideliking getrotseer het. Met uiterste sorg in die keuse van elke woord, het Adriaan diep asem gehaal en 'n vraag gevra wat selfs homself met sy vrymoedigheid verras het. Hy het die dogtertjie gevra wat haar naam was, en sy het met 'n skaam glimlag geantwoord dat haar naam Annelie was. Dit was 'n pragtige naam, het hy opreg gesê, en sy het bedank deur haar kop op 'n lieflike manier te knik. Toe, terwyl hy elke lettergreep afgemeet het asof hy in onbekende gebied navigeer, het Adriaan gevra of sy al ooit daaraan gedink het hoe dit sou wees om 'n groot huis te hê, met 'n kamer net vir haarself, vol speelgoed en boeke, waar sy by die beste skole kon studeer en toegang tot gespesialiseerde dokters kon hê wat op die beste moontlike manier vir haar kon sorg. Annelie het haar kop eenkant toe gekantel en Adriaan met daardie brein oë dopgehou wat gelyk het of dit ver anderkant die oppervlak van dinge kon sien. Daar was 'n intelligensie daar wat haar jong ouderdom getrotseer het, 'n begrip van die wêreld wat die meeste kinders nog nie ontwikkel het nie. Sy het gevra of hy ernstig was, en Adriaan het met sy kop geknik en verduidelik dat ja, hy heeltemal ernstig was. Hy het daaraan gedink om 'n kind aan te neem, om iemand al die geleenthede te gee wat geld kon bied, en toe hy haar ontmoet, het hy gevoel dat sy dalk daardie spesiale persoon kon wees.
Annelie se gesig het vir 'n kort oomblik verlig, asof sy die omvang van daardie onmoontlike voorstel verwerk het. Adriaan kon die gedagtes vinnig agter daardie blink oë sien verbygaan, die moontlikhede voorstel, daardie ander lewe wat aangebied is, visualiseer. Vir 'n vlugtige oomblik het hy gedink sy sou dadelik aanvaar, dat sy in sy arms sou spring en hom bedank vir die magiese geleentheid om haar werklikheid heeltemal te verander. Maar toe het iets in haar uitdrukking verander, 'n skade het oor haar delikate gesig gegaan, en sy het stadig haar kop van kant tot kant begin skud. Adriaan het 'n steek van verbasing gevoel oor daardie onverwagte reaksie. Hy was gewoond daaraan dat sy aanbiedinge dadelik aanvaar word, om mense te sien beklei vir geleenthede wat veel kleiner was as die een wat hy pas aangebied het. Hy het vriendelik gevra of sy verstaan het wat hy voorgestel het, of sy begryp het dat hy 'n heeltemal ander lewe sou bied, met gemak en sekuriteit. Annelie het stadig geknik en bevestig dat ja, sy elke woord perfek verstaan het. Maar toe, met 'n stem wat effens gebewe het van ingehoue emosie, het sy woorde uitgespreek wat Adriaan se hart letterlik in sy bors laat gaan staan het. Sy kon nie haar ma alleen los nie. Sy kon nie sommer net weggaan en die persoon wat sy die liefste in die hele wêreld gehad het, agterlaat nie. Haar ma het haar nodig gehad, het Annelie met 'n indrukwekkende oortuiging gesê, en sy het ook haar ma nodig gehad. Hulle was 'n span, onafskeidbare eenheid, en geen hoeveelheid geld of geleenthede kon daardie fundamentele feit van hul verweefde lewens verander nie. Adriaan het probeer redeneer, sy sakeverstand het dadelik praktiese oplossings vir daardie emosionele struikelblok gesoek. Hy het verduidelik dat hy ook finansiëel vir haar ma kon sorg, dat hy genoeg geld sou voorsien sodat sy nooit weer 'n enkele dag hoef te werk nie. Hy kon verseker dat sy 'n gerieflike huis gehad het, dat al haar behoeftes voorsien is, dat sy met waardigheid en gemak vir die res van haar lewe kon leef. Dit was 'n perfekte oplossing vanuit 'n logiese oogpunt, 'n vergelyking wat al die betrokke partye sou bevoordeel. Maar Annelie het haar kop met meer krag begin skud, en trane het vinnig in haar voorheen blink oë begin vorm. Haar stem het bewerig, maar vasberade uitgekom toe sy probeer verduidelik dat hy nie die ware kwessie verstaan het nie. Dit was nie oor geld nie, het sy aangedring met 'n wysheid wat onmoontlik gelyk het vir iemand so jonk. Dit was nie oor 'n mooi huis of nuwe klere of oorvloedige kos op die tafel nie. Dit was oor iets veel dieper en meer fundamenteel as enigiets materieels wat kon raak. As sy sou weggaan, het Annelie met trane wat oor haar pinkwange loop, verduidelik, sou haar ma heeltemal alleen in die wêreld wees. Sy sou absoluut niemand hê wat vir haar wag wanneer sy na 'n lang, uitputtende werksdag by die huis kom nie. Niemand om te vertel hoe die dag was nie, niemand om die klein daaglikse oorwinnings en nederlae mee te deel nie, niemand om haar styf vas te druk wanneer hartseer en moegheid dreig om haar heeltemal te verteer nie. Niemand om betekenis aan haar eensame bestaan te gee nie, niemand om al daardie harde werk die moeite werd te maak nie. Hierdie onskuldige maar diepwaar woorde het Adriaan met die verwoestende krag van 'n vuishou in die maag getref. Hier was 'n kind van net 7 jaar oud, wat in 'n rolstoel op 'n koue Desembernag gesit het, en hom lesse oor liefde en familie geleer het wat sy 42 lewensjare blykbaar nie genoeg was om te leer nie. Sy het iets fundamenteels verstaan wat hy dekades lank te vergeefs probeer ontdek het. Dat ontsaglike rykdom nie kan koop wat werklik in die lewe saak maak nie. Dat ware liefde nie gaan oor materiële besittings wat jy kan voorsien nie, maar oor fisies en emosioneel teenwoordig wees. Oor om doelbewus elke dag sonder uitsondering iemand te kies, bloot omdat jou lewe beter is met daardie persoon daarin. Adriaan het vir 'n lang oomblik stil gebly, steeds knielend op die koue sypaadjie, en daardie openbaring verwerk wat die fondamente van alles wat hy geglo het hy oor menslike verhoudings weet, geskit het. Om hom het die Kersmark vol stoom voortgegaan, gesinne het gelag, kinders het gespeel, verkopers het ware aangekondig, maar dit alles het gelyk of dit in 'n ander, verre wêreld gebeur. Op daardie oomblik het net hy en Annelie bestaan, en die ongemaklike waarhede wat sy moede gekonfronteer het. Annelie het die trane van haar gesig met die agterkant van haar klein hand afgevee en probeer om haar kinderlike waardigheid te herwin. Sy het gesê sy verstaan perfek dat hy vriendelik was, dat sy aanbod vrygewig was en uit 'n goeie plek in sy hart gekom het. Maar sy kon dit nie aanvaar nie, maak nie saak hoe aanloklik daardie lewe in haar geheimste drome gelyk het nie. Haar ma het alles vir haar opgeoffer, het elke dag tot uitputting gewerk om te verseker dat hulle die minimum nodige gehad het nooit gekla of spyt getoon nie. Hoe kon sy haar nou sommer net verlaat? Hoe kon sy haar rug draai op die persoon wat nog nooit haar rug op haar gedraai het nie? Adriaan het 'n knop in sy keel voel groei by daardie vurige en onwrikbare lojaliteit.
Daar was iets buitengewoon mooi en tragies tegelijkertijd in daardie situasie. Hier was 'n kind wat alles kon hê wat geld kon koop, al die geleenthede wat die meeste mense net van droom, en sy het dit geweier uit suiwer en onvoorwaardelike liefde. Hoeveel volwassenes sou dieselfde keuse maak wanneer hulle met sulke groot versoekings gekonfronteer word? Hy het vriendelik gevra of hy hulle ten minste op een of ander manier kon help, sonder dat dit beteken het om hulle te skei. Miskien kon hy vir Annelie se mediese behandelings betaal, of met die huise uitgawes help, of verseker dat haar ma nie soveel ure hoef te werk nie. Maar Annelie het weer haar kop geskit en verduidelik dat haar ma trots was, dat sy 'n waardige persoon was wat nie liefdadigheid van vreemdelinge sou aanvaar nie. Sy het hard gewerk omdat sy geglo het dit was die regte manier om te leef, en het deur voorbeeld geleer dat niks van waarde sonder inspanning kom nie. Adriaan het nog meer bewondering gehad vir daardie vrou wat hy skaars geken het, daardie ma wat 'n dogter met sulke stewige waardes te midde van sulke moeilike omstandighede grootgemaak het. Sou daar 'n manier wees om met hulle te verbind op 'n manier wat hul waardigheid respekteer en terselfdertyd hom toelaat om deel van hul lewens te wees? Sou dit moontlik wees om iets reg te bou wat almal bevoordeel sonder om soos 'n koue transaksie of 'n neerbuigende reddingspoging te lyk? Annelie het hom met daardie deurdringende oë dopgehou, asof sy elke gedagte wat deur sy gedagtes gaan, kon lees. Toe skielik het haar uitdrukking heeltemal verander. Daar was 'n nuwe intensiteit in haar blik, 'n vasberadenheid wat oomblikke tevore nie daar was nie. Sy het vorentoe in haar rolstoel geleun, haar klein handjies het die kante met krag vasgehou, en sy het begin praat met 'n dringendheid wat Adriaan heeltemal onkant gevang het. Met trane wat weer oor haar pink wange begin loop het Annelie 'n versoek gerig wat alle konvensionele logika getrotseer het en Adriaan heeltemal sprakeloos gelaat het. Haar stem het gelaai met emosie uitgekom toe sy met tasbare desperaatheid gesmeek het dat hy haar nie moes aanneem nie. In plaas daarvan het sy iets absoluut buitengewoon en onverwags gevra. Sy het gevra dat hy dit oorweeg om haar ma aan te neem. Nie as 'n dogter nie, natuurlik, want dit sou absurd en onmoontlik wees. Maar as 'n vrou, as 'n metgesel, as iemand om lief te hê en in ruil daarvoor liefgehê te word. Adriaan het verskeie kere agtereenvolgens geknip en probeer verwerk wat hy pas gehoor het. Sy sakeverstand, opgelei om komplekse voorstelle te analiseer en oplossings vir ingewikkelde probleme te vind, het eenvoudig vasgehaak voor daardie voorstel wat heeltemal buite enige konvensionele patroon was. Hy moes heeltemal verlore gelyk het, want Annelie het verwoed begin. Verduidelik, haar woorde het oor mekaar gestruikel in haar dringendheid om hom te laat verstaan. Sy het gesê dat dit haar ma was wat werklik 'n gesin nodig gehad het, iemand spesiaal in haar lewe. Haar ma was heeltemal alleen in die wêreld, het Annelie met onderbroke snikke verduidelik, behalwe vir haar. Sy het geen lewende ouers gehad nie, geen broers of susters nie, geen goeie vriende op wie sy in moeilike tye kon staatmaak nie. Sy het dag na dag, week na week, maand na maand, uitputtend gewerk, sonder om een keer te kla, sonder om ooit die verpletterende gewig van daardie eensaamheid wat sy op haar moe skouers gedra het, uit te druk. Nooit ooit het sy iets vir haarself gekoop nie, en het altyd die behoeftes van haar dogter bo alles gestel. Elke sent wat gespaar is, het gegaan om te verseker dat Annelie die nodige gehad het, dat sy niks noodsaakliks kort gekom het nie. Met 'n stem wat gebreek het van oorweldigende emosie, het Annelie verder verduidelik dat haar ma verdien het om iemand spesiaal aan haar sy te hê. Iemand om vir haar te sorg op dieselfde manier as wat sy vir almal om haar gesorg het. Iemand om haar te beskerm wanneer sy te moeg was om haarself te beskerm. Iemand om haar geliefd en gewaardeer as 'n mens te laat voel, nie net as 'n ma of 'n werker nie. Haar ma het verdien om weer met ware geluk te glimlag, soos Annelie vaagweg onthou het van toe sy baie klein was, voordat die lewe so swaar en ingewikkeld geword het. Adriaan het daar gekniel gebly, heeltemal roerloos, terwyl daardie woorde laag vir laag van sy emosionele verdediging wat oor die jare sorgvuldig opgebou is, deurdring het. Daar was 'n indrukwekkende wysheid in daardie kind, 'n diep begrip van menslike behoeftes wat ver anderkant haar jong ouderdom gestrek het. Sy het hom gevra om iets te oorweeg wat nog nooit by hom opgekom het nie, iets wat tegelykertyd kranksinnig en heeltemal sinvol geklink het. Annelie het weer die trane afgevee en met haar passievolle argument voortgegaan. Sy het gesê as hy met haar ma sou trou, dan kon hulle almal 'n volledige en ware gesin vorm. Haar ma sou nie meer alleen die wêreld in die gesig staar nie, sy sou nie meer al daardie gewig op haar brose skouers hoef te dra nie.
Sy kon uiteindelik rus, kon asemhaal, kon die vreugde ervaar om versorg te word in plaas van altyd die een te wees wat vir almal sorg. En Annelie sou ook 'n groter gesin hê, met 'n pa wat gekies het om teenwoordig te wees in plaas van om bloot te verdwyn soos so baie doen. Die dogtertjie se woorde het met kristalhelderheid in Adriaan se gedagtes weergalm. Hy het gedink aan sy eie eensaamheid, aan sy groot herhuis waar elke kamer perfek versier was, maar heeltemal leeg van ware lewe en liefde. Hy het gedink aan al daardie eindelose nagte waar hy van die werk af teruggekeer het om net deur die onderdrukkende stilte begroet te word, waar hy alleen geëet het aan 'n tafel wat 12 mense kon akkommodeer. Hy het gedink aan hoe hy aanneming begin oorweeg het juis omdat hy 'n gebrek aan opregte verbintenis, aan ware doel, aan iemand wat vir hom as 'n persoon omgegee het in plaas van as 'n bron van geld of invloed gevoel het. En daar was Annelie wat iets aangebied het wat hy nie eens geweet het hy soek nie. Sy het hom nie gevra om 'n behoeftige kind te red en haar in sy persoonlike liefdadigheidsprojek te verander nie. Sy het hom gevra om dit te oorweeg om iets werkliks en wederkerigs met haar ma te bou, 'n vennootskap gebaseer op wederwysige respek en die moontlikheid van ware liefde. Sy het voorgestel dat hulle almal dalk mekaar se leemtes kon vul en iets groter en meer betekenisvol kon skep as die som van hul individuele eensame lewens. Adriaan het uiteindelik sy stem gevind, alhoewel dit hees en gelaai met emosie uitgekom het wat hy nie kon wegsteek nie. Hy het vir Annelie gesê dat sy sonder twyfel die intelligentste en goedhartigste persoon was wat hy ooit in sy hele lewe ontmoet het. Hy het dit nie net gesê om haar te behaag of beter te laat voel nie. Dit was 'n diep waarheid wat uit die diepte van sy siel gekom het. Hier was 'n 7-jarige meisie wat meer wysheid getoon het oor wat werklik in die lewe saak maak as ervare bestuurders, dierkonsultante en al die selfhelpboeke wat hy ooit gelees het, saam. Annelie het deur haar trane geglimlag en daardie glimlag het haar gesig op so 'n manier verlig dat dit Adriaan se hart weer laat saamtrek het. Sy het angstig gevra of dit beteken het dat hy haar ongewone versoek ernstig sou oorweeg. Adriaan het gelag en dit was 'n ware en diep lag wat gekom het van 'n plek binne in hom wat so lank dormant was dat hy amper van die bestaan daarvan vergeet het. Hy het beloof dat ja, hy baie versigtig en aandagtig daaroor sou dink. Maar selfs terwyl hy hierdie woorde uitgespreek het, het Adriaan geweet dat hy reeds veel meer gedoen het as om net te dink. Hy het gevoel hoe iets fundamenteel binne in hom verander, asof 'n swaar deur oopgemaak word in 'n huis wat vir dekades gesluit was. Hier was 'n moontlikheid, 'n kans op iets werkliks en autentiek wat hy nie sommer kon ignoreer of afmaak as 'n oombliklike impuls van 'n emosioneel gelaaide aand nie. Hy het Annelie vriendelik gevra of sy dink haar ma sou kwaad wees vir haar omdat sy so 'n gewaagde versoek aan 'n volslae vreemdeling gerig het. Die meisie het met oortuiging haar kop geskit en verduidelik dat haar ma altyd gesê het dat goeie mense ander goeie mense herken, en sy was absoluut seker dat Adriaan 'n goeie mens was. Sy kon dit in sy oë sien in die manier waarop hy gekniel het om met haar as 'n gelyke te praat in plaas van om van bo af na haar te kyk soos die meeste volwassenes gedoen het, en die opregte besorgdheid wat hy getoon het terwyl hy na haar woorde geluister het. Adriaan het 'n vlaag van verantwoordelikheid oor hom voel kom. Annelie het 'n ontsaglike vertroue in hom geplaas en geglo dat hy nie haar of haar ma sou teleurstel nie. Hy kon dit nie ligtelik opneem of op 'n impulsiewe manier optree wat hierdie twee mense, wat duidelik al genoeg lyding in hul lewens deurgemaak het, kon seermaak nie. Hy moes versigtig, respekvol en opreg in sy bedoelings en dade wees. Met uiterste fynvlelse het Adriaan Annelie se toestemming gevra om met haar ma te gaan praat. Hy wou van die begin af eerlik wees, hy wou alles vertel oor daardie buitengewone gesprek wat hulle pas gehad het, hy wou hoor wat haar ma van dit alles gedink het. Annelie se gesig het onmiddellik verlig, asof al die kersliggies om hulle gelyktydig aangeskakel is. Haar oë het geskitter met 'n hoop so suiwer en intens dat Adriaan die nog groter gewig van die verantwoordelikheid gevoel het om nie daardie brose, maar pragtige hoop te vernietig nie. Hy het plegtig beloof, terwyl hy Annelie reguit in die oë gekyk het, dat maak nie saak wat van daardie oomblik af gebeur nie, maak nie saak hoe haar ma reageer of wat hulle saam besluit nie, hy sou seker maak dat sy en haar ma in orde sou wees. Altyd saam, altyd versorg, altyd met hul waardigheid bewaar. Hy sou nie toelaat dat daardie aand eindig deur hulle in 'n slegter situasie te laat as voordat hulle hom ontmoet het nie. Annelie het haar klein hand uitgesteek en Adriaan het dit met oneindige teerheid vasgehou en gevoel hoe die delikate vingers om syne krul met 'n vertroue wat hom diep ontroer het. Dit was so 'n eenvoudige gebaar, net 'n handdruk tussen 'n kind en 'n volwassene, maar dit het 'n oorweldigende betekenis gedra wat woorde oortref het.
Dit was 'n stille ooreenkoms, 'n wederwysige verbintenis, 'n belofte dat iets belangriks daardie koue Desembernag in Stellenbosch begin het. Adriaan het stadig opgestaan, sy gewrigte het effens gekraak nadat hy so lank op die koue grond gekniel het. Hy het diskreet die vogtigheid wat in die hoek van sy oë opgehoop het, afgevee, sy elegante jas reggetrek en verskeie kere diep asem gehaal, en probeer om die warboel van gedagtes wat soos 'n chaotiese maalkolk in sy kop gedraai het, te orden. Sy hart het geklop op 'n manier wat dit nooit tydens sakeaanbiedings aan miljoenêr beleggers of onderhandelinge wat miljoene rand behels het, gedoen het nie. Hierdie was anders. Hierdie was werklik. Hierdie het meer saak gemaak as enige transaksie wat hy ooit in sy suksesvolle loopbaan gesluit het. Hy het nog een keer na Annelie gekyk, en sy het hom 'n bemoedigende glimlag gegee wat gelyk het of dit sê alles sal regkom, hy hoef nie bang te wees nie. Hoe kon 'n kind soveel vertroue en kalmte oordra aan 'n volwassene wat veronderstel was om haar te kalmeer? Adriaan het sy kop effens geskit, verwonderd oor daardie buitengewone meisie wat sy wêreld binne minute onderstebo gekeer het. Hy het vasberade oor die besige plein begin stap in die rigting van die koffiestalletjie. Elke tree het gelyk of dit 'n ontsaglike gewig dra, asof hy in die rigting stap van iets wat die koers van sy lewe fundamenteel sou verander. Mense het in alle rigtings by hom verbygegaan, lachend en geselsend, heeltemal onbewus van die stille drama wat binne in hom afgespeel het. Die geur van vars koffie het versterk na mate hy die klein stalletjie nader gekom het, en vermeng met die reuk van kaneel en sjokolade wat in die koue lug gehang het. Die vrou het met haar rug na hom gestaan toe hy aankom, besig om iets vir 'n klant voor te berei. Adriaan kon haar vir 'n paar sekondes ongemerk dophou. Haar bewegings was doeltreffend, maar moeg, soos iemand wat dieselfde take duisende kere verrig het, en dit nou op outomatiese vlieënier uitvoer. Daar was 'n natuurlike grasie in die manier waarop sy beweeg het, selfs te midde van die sigbare moegheid wat haar effens geboë skouers gekenmerk het. Toe sy uiteindelik omdraai en haar oë syne ontmoet, het Adriaan iets vreemds in sy bors voel gebeur, asof die lug skielik uit sy longe gesuig is. Sy was mooi op 'n eenvoudige en natuurlike manier wat nie van diergremering of ontwerpersklere afhanklik was nie. Haar blonde hare was 'n bietjie deurmekaar om haar gesig, met 'n paar stringe wat uit die poniestert ontsnap het en haar delikate gelaatstrekke omraam het. Sy het ligblou oë gehad wat waarskynlik pragtig was as dit nie deur diep donker kringe van slegte nagte se slaap gekenmerk was nie. Maar dit was iets anderkant haar fisiese voorkoms wat Adriaan se aandag getrek het. Daar was 'n krag in haar, 'n stille waardigheid wat selfs deur die ooglopende moegheid deurskyn het. Haar uitdrukking het onmiddellik verander toe sy besef Adriaan staan daar en kyk na haar. Dit het versigtig geword, amper beskermend, soos 'n leeuwyfie wat haar welpie teen potensiële gevaar verdedig. Adriaan het daardie blik onmiddellik herken, want hy het dit jare gelede by sy eie ma gesien, toe goedgeklede mans opgedaag het met beloftes wat hulle nooit van plan was om na te kom nie. Sy het gedink hy verteenwoordig moeilikheid, en hy kon haar nie kwaadlik neem vir daardie aanvanklike aanname wat waarskynlik op pynlike vorige ervarings gebaseer was nie. Met 'n beleefde maar duidelik bewaakte stem, het sy gevra of sy hom met iets kon help, miskien 'n koffie of warm sjokolade kon maak. Haar hande het reeds outomaties na die weggooibare koppies beweeg, gereed om nog 'n onpersoonlike klant te bedien te midde van die honderde wat elke aand by haar stalletjie verbygegaan het. Adriaan het vriendelik geantwoord dat hy gehoop het sy hom kon help, maar nie met 'n drankie nie. Hy moes met haar oor iets belangriks praat, as sy hom 'n paar minute van haar kosbare tyd kon gee. Die vrou se waaksaamheid het sigbaar toegeneem. Sy het haar arms oor haar bors gekruis in 'n klassieke verdedigende gebaar, en haar oë het effens vernou terwyl sy hom van kop tot tone opgemeet het. Adriaan kon feitelik die gedagtes deur haar kop hoorgaan, wat hom as nog 'n ryk man gekategoriseer het wat iets van haar wou hê wat sy nie bereid was om te gee nie. Toe hy noem dat hy met haar dogter gepraat het die uitdrukking onmiddellik van versigtigheid na intense moederlike bekommernis verander. Sy het vinnig gevra met dringendheid in haar stem, of iets verkeerd was, of Annelie in orde was, of daar enige probleem was. Haar hande het reeds die voorskoot wat om haar middel vasgemaak was, losgemaak, gereed om die stalletjie onmiddellik te verlaat en na haar dogter te hardloop indien nodig. Adriaan het haar haastig gerusgestel en sy hande in 'n vredesgebaar opgesteek. Hy het gesê Annelie was heeltemal in orde, meer as perfek eintlik. Sy was buitengewoon, absoluut buitengewoon, en hy het pas die mees betekenisvolle gesprek van sy lewe met daardie ongelooflike meisie gehad. Die ma se gespanne skouers het effens ontspan,
maar die versigtigheid het op haar moe gesig ingegraveer gebly. Sy het verby hom gekyk, op soek na Annelie in die skare totdat sy haar steeds op dieselfde plek sien sit het en vrolik gewaai het toe sy haar ma se blik gevang het. Tevrede dat haar dogter werklik in orde was, het die vrou haar aandag terug na Adriaan gerig en gewag dat hy sou verduidelik wat hy presies met daardie raaiselagtige woorde bedoel het. Adriaan het diep asem gehaal en moed bymekaar geskraap vir wat hy op die punt was om te doen. Dit was oneindig moeiliker as enige sakeonderhandeling wat hy ooit in sy suksesvolle loopbaan gevoer het, juis omdat dit oneindig meer saak gemaak het as geld of kontrakte of markaandeel. Hy het homself formeel voorgestel en sy hand uitgesteek. Adriaan de Villiers, sakeman, ongetroud, 42 jaar. Sy het vir 'n oomblik gehuiwer voordat sy die handdruk aanvaar het, en haar palm was effens grof van die konstante werk, maar haar greep was ferm. Helena Joubert, het sy eenvoudig gesê, 32 jaar, maar Adriaan het verduidelik dat hy daardie aand na die Kersmark gekom het op soek na iets wat hy in sy lewe verloor het. Iets wat hy nie eens duidelik kon definieer totdat hy Annelie ontmoet het nie. Helena het hom aandagtig dopgehou en probeer om sy ware bedoelings agter daardie sorgvuldig gekose woorde te ontsyfer. Hy het haar agterdog heeltemal verstaan, want ryk mense soos hy wou altyd iets in ruil hê wanneer hulle oënskynlik vrygewige aanbiedinge gemaak het. Met algehele eerlikheid het Adriaan absoluut alles vertel oor die buitengewone gesprek wat hy met Annelie gehad het. Hy het gepraat oor hoe hy aangebied het om haar aan te neem, oor hoe sy geweier het omdat sy nie haar ma kon verlaat nie, oor die opregte trane en die vurige lojaliteit wat daardie kind getoon het. Hy het vertel van haar wyse woorde, oor hoe sy verduidelik het dat skeiding niks sou oplos nie, want dit sou net die eensaamheid van een persoon na 'n ander oordra. Terwyl hy gepraat het, het Adriaan gesien hoe Helena se uitdrukking dramaties verander. Van aanvanklike agterdog na groeiende verbasing, dan na iets wat gelyk het na 'n mengsel van verwonderde bewondering vir haar dogter en totale ongeloof oor daardie surrealistiese situasie. Trane het in die hoeke van haar blou oë begin vorm, maar sy het vinnig geknip en probeer om dit onder beheer te hou en haar waardigheid te bewaar. Toe het Adriaan by die moeilikste deel van die storie gekom. Met 'n effens beweerige stem het hy vertel van Annelie se buitengewone versoek. Oor hoe sy gesmeek het dat hy haar nie moes aanneem nie, maar eerder dit moes oorweeg om Helena as vrou aan te neem. Die woorde het uit sy mond gekom en net so absurd geklink as toe Annelie dit die eerste keer uitgespreek het, maar dit het dieselfde diep emosionele gewig gedra. Helena het heeltemal roerloos gestaan, asof sy in 'n standbeeld verander het. Haar hande het die rand van die werkblad so styf vasgehou dat haar kneukels wit geword het. Vir 'n lang oomblik wat gelyk het of dit 'n ewigheid duur, het sy absoluut niks gesê nie, net na Adriaan gekyk met 'n uitdrukking wat hy nie heeltemal kon ontsyfer nie. Was dit skok? Woede? Verwarring? Miskien 'n chaotiese mengsel van al hierdie emosies en nog 'n paar wat hy nie kon identifiseer nie. Uiteindelik het Helena haar stem gevind, alhoewel dit skaars harder as 'n beweerige fluistering uitgekom het. Sy het gevra of Annelie regtig daardie dinge oor haar gesê het, of daardie woorde werklik uit haar 7-jarige dogter se mond gekom het. Adriaan het met sy kop geknik en gevoel hoe 'n knop weer in sy eie keel toetrek terwyl hy die roerende toneel onthou het. Ja, het hy met opregte emosie gesê, elke woord was presies soos Annelie dit uitgespreek het, met trane wat oor haar gesig geloop het en 'n oortuiging wat haar jong ouderdom getrotseer het. Helena het haar blik van hom afgewend, duidelik besig om te sukkel om haar kalmte te bewaar. Sy het 'n beweerige hand na haar gesig geneem en diskreet die trane afgevee wat nou vrylik oor haar wange geloop het. Adriaan kon sien hoe haar skouers effens bewe met die inspanning om die snikke wat dreig om te ontsnap te bedwing. Sy het iets gemompel oor haar dogter wat haar hele wêreld was, oor hoe alles wat sy gedoen het vir Annelie was, oor hoe sy nooit gedink het dat die meisie so diep en volwasse oor haar bekommerd was nie. Adriaan het geduldig gewag en Helena die tyd gegee wat sy nodig gehad het om daardie onverwagte onthulling te verwerk. Om hulle het die Kersmark sy feestelike viering voortgesit, maar hulle twee het in 'n aparte borrel bestaan waar net hul emosies en daardie buitengewone gesprek saak gemaak het. 'n Klant het die stalletjie genader om 'n bestelling te plaas, maar Helena het beleefd gevra dat hy 'n paar minute wag, haar stem steeds gebroken, maar ferm in haar behoefte om daardie belangrike gesprek voort te sit. Toe Helena uiteindelik weer na Adriaan gekyk het, was daar iets anders in haar uitdrukking. Die verdedigende versigtigheid het aansienlik verminder, vervang deur 'n rou kwesbaarheid wat sy selde aan vreemdelinge gewys het. Sy het gesê sy moes verstaan wat hy presies voorgestel het,
want dit het geklink soos iets uit 'n onmoontlike sprokie en sy het lank gelede opgehou om in sprokies te glo. Adriaan het sy volgende woorde met uiterste sorg gekies, bewus daarvan dat hy op emosioneel delikate terrein trap. Hy het verduidelik dat hy die afgelope paar maande ernstig oor familie gedink het, oor hoe sy lewe leeg was ten spyte van al die finansiële sukses, oor hoe hy elke oggend in 'n groot herhuis wakker geword het sonder om iemand te hê om sy suksesse of bekommernisse mee te deel. Hy het aanneming begin oorweeg juis omdat hy 'n gebrek aan daardie basiese menslike konneksie gevoel het wat geld eenvoudig nie kon koop nie. Maar om Annelie te ontmoet het sy perspektief heeltemal verander. Sy het hom iets fundamenteel gewys wat hy op die verkeerde manier probeer bereik het. Dit was nie daaroor om iemand te red of die grootmoedige held van die storie te wees nie. Dit was daaroor om deel te wees van iets werkliks en wederkerigs, om iets autentiek te bou waar al die betrokke partye gekies het om teenwoordig te wees omdat hulle wou, nie omdat hulle moes nie. Helena het aandagtig na elke woord geluister, haar blou oë op sy gesig gefestig asof sy probeer bepaal of hy opreg was of net nog 'n man wat leë beloftes gemaak het. Adriaan het verder verduidelik dat hy nie gevra het om haar aan te neem nie, want dit sou absurd en heeltemal onvanpas wees. Hy het gevra of hulle net miskien, mekaar beter kon leer ken. Sy en Annelie. Hy en hulle twee. Miskien kon hulle een of ander tyd binnekort saam aandete eet, gesels, uitvind of daar werklike versoenbaarheid was anderkant daardie onmiddellike en onverwagte konneksie. Hy het dit absoluut duidelik gemaak dat hy niks anders verwag het as 'n kans om daardie ongewone moontlikheid te verken nie. 'n Opregte vriendskap op die minste. Miskien iets dieper met verloop van tyd as die noodlot en hul harte dit sou toelaat. Maar alles teen die pas waarteen Helena gemaklik gevoel het, altyd met respek vir haar grense en haar waardigheid. Dit sou nooit oor liefdadigheid of redding wees nie, dit sou oor vennootskap en wederwysige respek wees. Helena het weer stil gebly en daardie sorgvuldig geformuleerde woorde verwerk. Adriaan kon die innerlike stryd in haar uitdrukking sien, tussen die versigtige hoop dat dit werklik kon wees en die aangeleerde vrees deur vorige ervarings dat dit te goed was om waar te wees. Sy het begin sê dat hulle nie liefdadigheid van enigiemand nodig gehad het nie, dat hulle tot nou toe oorleef het en sou aanhou oorleef sonder hulp van buite. Adriaan het haar ferm maar vriendelik onderbreek en dit duidelik gemaak dat dit geensins liefdadigheid was nie. Dit was 'n seldsame kans vir almal wat betrokke was. Hy was alleen, sy was alleen en het 'n ontsaglike las gedra. Annelie het verdien om haar ma gelukkig te sien. Miskien kon hulle saam iets beter skep as hul afsonderlike eensame lewens. Hy het nie 'n sprokie of 'n gewaarborgde gelukkige einde beloof nie, hy het eerlikheid en 'n werklike moontlikheid aangebied. Helena het haar blik van hom afgewend en deur die skare wat oor die plein gesirkuleer het, na Annelie gesoek. Sy het haar dogter steeds op dieselfde plek sien sit en hulle aandagtig dopgehou, selfs van 'n afstand. Hul oor het oor die ruimte vol mense ontmoet en iets dieps het op daardie oomblik tussen ma en dogter gebeur. 'n Stille vraag van Helena, 'n ewe stille antwoord van Annelie. 'n Versoek om toestemming en seën wat gegee is. Toe Helena weer na Adriaan gekyk het trane oor haar moe wange geloop, maar vir die eerste keer sedert die gesprek begin het sy geglimlag. Dit was 'n klein en huiwerige glimlag, gelaai met vrees en hoop in gelyke mate, maar dit was opreg. Sy het gesê haar skof by die stalletjie eindig oor presies 'n uur, wanneer die mark se gewoel begin afneem. Daar was 'n beskeie restaurant 2 blokke verder, niks elegant of gesofistikeerd nie, net 'n eenvoudige en gesellige plek waar hulle goeie kos teen billike pryse bedien het. Adriaan het gevoel hoe sy hart so intens van vreugde begin klop dat dit hom amper duiselig gemaak het. Hy het vinnig geantwoord dat niks elegant vir hom absoluut perfek geklink het nie. Hy was reeds moeg vir die restaurante waar die indrukwekkende dekor probeer vergoed het vir die gebrek aan ware menslike warmte. 'n Eenvoudige plek waar hulle eerlik kon gesels, was presies wat die situasie vereis het. Helena het met haar kop geknik, steeds effens verdwaas omdat sy werklik tot hierdie surrealistiese plan ingestem het. Sy het net gevra dat hy beloof om vriendelik met Annelie te wees, om nie verwagtinge te skep wat hy nie van plan was om na te kom nie, want haar dogter het reeds genoeg teleurstellings in haar kort lewe deurgemaak. Adriaan het plegtig beloof, terwyl hy haar reguit in die oë gekyk het met al die opregtheid wat hy kon oordra. Hy sou nooit iets doen om Annelie of haar seer te maak nie. Dit was te belangrik om ligtelik op te neem. Die volgende uur het gelyktydig vinnig en stadig verbygegaan.
Adriaan het teruggegaan na waar Annelie was, vertel dat hy met haar ma gepraat het, en dat hulle saam sou gaan eet wanneer haar skof verby was. Die meisie se gesig het verlig met 'n vreugde so suiwer en intens dat dit sy oë weer laat brand het met ongestorte trane. Sy het soveel vrae oor mekaar gevra dat hy skaars kon byhou, en wou elke detail van die gesprek weet, hoe haar ma gereageer het, wat hy gesê het. Adriaan het elke vraag geduldig beantwoord, en sommige van die meer emosionele besonderhede versigtig geredigeer, maar die kern van die waarheid behou. Annelie het alles met absolute aandag geluister, en op sekere oomblikke goedkeurend geknik asof sy evalueer of hy die onderhandeling behoorlik gevoer het. Op 'n stadium het sy ernstig gesê dat hy baie geduldig met haar ma sou moes wees, want sy het gesukkel om hulp te aanvaar, maar dat onder daardie beskermende dop die vriendelikste en liefdevolste persoon in die hele wêreld was. Toe Helena uiteindelik haar skof voltooi het, het sy vinnig 'n paar woorde met die eienaar van die stalletjie gewissel en in hul rigting gekom. Sy het die gevlekte voorskoot vir 'n eenvoudige, maar skoon jas verruil en haar hare uit die praktiese poniestert losgemaak, sodat die blonde stringe meer natuurlik oor haar skouers geval het. Sy het jare jonger gelyk toe sy vir Annelie glimlag en vooroor gebuig het om haar dogter se voorkop met oneindige teerheid te soen voordat sy die rolstoel regop gestel en haar vir die pad voorberei het. Die drie het saam deur die strate van Stellenbosch gestap wat nog met kersliggies versier was en 'n magiese gloed geskep het wat in die winkelvensters en op die gesigte van die mense wat verbygegaan het, weerkaats het. Adriaan het aangebied om Annelie se rolstoel te stoot en Helena het net 'n oomblik gehuiwer voordat sy aanvaar het, haar arms duidelik moeg van 'n lang dag se werk. Hy het die posisie versigtig ingeneem, bewus van die kosbare verantwoordelikheid wat hy gestuur het. Terwyl Helena langs hulle gestap het met haar hande in haar jas se sakke om haar teen die snerpende koue te beskerm. Annelie het vrolik geklets tydens die stap en gewys na versierings wat sy besonder mooi gevind het en stories vertel oor dinge wat sy gesien het gedurende die aande wat sy saam met haar ma by die mark gewerk het. Haar opgewekte stem het die stilte gevul wat ongemaklik kon gewees het tussen twee volwassenes wat steeds daardie vreemde en onverwagte gebied van hul ongewone omstandighede navigeer het. Adriaan het homself opreg sien glimlag terwyl hy geluister het, bekoor deur die manier waarop die meisie vreugde in die eenvoudigste dinge gevind het. Die restaurant wat Helena genoem het, was inderdaad beskeie met net 'n dosyn tafels bedek met rooi en wit geruite tafeldoeke, mure versier met ou foto's van Stellenbosch en 'n heerlike geur van tuisgemaakte kos wat in die warm lug gedryf het. Daar was niks gesofistikeerd of pretensieus daar nie, net 'n familieonderneming waar hulle duidelik meer omgegee het vir die kwaliteit van die kos en die warmte van die diens as om klante met duur dekor te beïndruk. Die eienares van die restaurant, 'n grysharige dame met 'n warm glimlag, het Helena by die naam gegroet sodra hulle ingekom het, wat gewys het dat sy 'n gereelde klant was. Sy het vinnig 'n tafel voorberei wat Annelie se rolstoel gemaklik kon akkommodeer, ekstra stoele weggeskuif en verseker dat daar genoeg ruimte vir almal was. Adriaan het opgemerk hoe Helena effens gespanne geraak het toe die dame met ooglopende nuuskierigheid na hom gekyk het en duidelik gewonder het wie hierdie goedgeklede man was wat die twee vergesel het. Hulle het gaan sit en eenvoudige handgeskrewe spyskaarte ontvang wat tradisionele Suid-Afrikaanse disse aangebied het. Adriaan het aangedring dat hulle bestel wat hulle wou sonder om oor pryse te bekommer, maar Helena het dadelik verdedigend geword en gesê dat sy vir haar eie en haar dogter se ete kon betaal. Daar was gekrenkte trots in haar stem, daardie vurige waardigheid van iemand wat gewoond is om vir haarself te sorg en nie as 'n voorwerp van jammer te gesien wil word nie. Adriaan het vinnig teruggetrek en besef dat hy onbedoeld op 'n emosionele landmyn getrap het. Hy het vriendelik verduidelik dat hy nie probeer het om haar te beledig of as liefdadigheid te behandel nie. Hy het net gedink dat aangesien dit sy idee was om daardie aandete te hê, dit natuurlik sou wees dat hy sou betaal. Maar as sy verkies het om te deel, sou hy haar besluit heeltemal respekteer. Helena het effens ontspan by daardie meer respekvolle benadering en ingestem dat hulle die rekening regverdig kon verdeel. Annelie het die groeiende spanning onderbreek deur opgewonde 'n warm sjokolade en 'n stuk appeltert te bestel wat sy by 'n naburige tafel gesien het en wat absoluut heerlik gelyk het. Helena het begin sê dat hulle miskien net iets goedkoper moes bestel, maar Adriaan het saggies voorgestel dat Annelie op daardie spesiale aand presies verdien het wat sy wou hê. Nie as 'n guns nie, maar as 'n viering van hul ontmoeting daardie magiese aand. Helena het gehuiwer, maar uiteindelik ingestem en die vreugde in haar dogter se oë gesien. Terwyl hulle vir die kos gewag het, het die gesprek huiwerig en versigtig begin,
soos twee boksers wat mekaar in die kruit omsirkel, grense toets en 'n opening soek. Adriaan het gevra hoe lank Helena al by die Kersmark werk en sy het verduidelik dat dit reeds 3 agtereenvolgende jare was. Die werk was net gedurende die hoogseisoen, 'n paar intense weke in Desember, maar die geld het aansienlik gehelp met die uitgawes van die res van die jaar. Gedurende die ander maande het sy as skoonmaker in 'n hotel gewerk en huise skoongemaak wanneer sy ekstra klante kon kry. Daar was 'n diep uitputting agter daardie eenvoudige woorde, 'n brutale realiteit van werk in verskeie poste net om die rekeninge te betaal en te verseker dat Annelie die basiese nodige gehad het. Adriaan het vriendelik gevra oor Annelie se pa en Helena het sigbaar gespanne geraak. Sy het kortaf geantwoord dat hy weg is sodra hy van die swangerskap gehoor het en heeltemal verdwyn het sonder om spore agter te laat of enige verantwoordelikheid te aanvaar. Annelie het hom nooit geken nie en Helena het geleer om nooit weer op enigiemand anders as haarself te reken nie. Annelie, wat met 'n kleurpotlood wat die eienaar is van die restaurant vriendelik saam met 'n papier voorsien het, besig was om te teken, het haar kop opgelig en met haar kenmerkende kinderlike wysheid gesê dat dit in orde was, want hulle het mekaar gehad en dit was meer as wat baie mense gehad het. Helena het vir haar dogter geglimlag met 'n liefde so intens en suiwer dat Adriaan gevoel het asof hy 'n intieme oomblik binnendring, maar terselfdertyd het hy geëerd gevoel om daardie diep verbintenis te aanskou. Adriaan het 'n bietjie van sy eie storie gedeel en gevoel dat dit regverdig was om ewe eerlik oor sy kwesbaarhede te wees. Hy het vertel hoe hy in 'n nederige gesin in Kaapstad groot geword het, hoe sy ma onvermoeid gewerk het om te verseker dat hy opvoeding en geleenthede gehad het. Hoe hy sy maatskappy van die grond af opgebou het, eindelose dae gewerk het, verhoudings en persoonlike ervarings opgeoffer het ter wille van professionele sukses. En hoe hy nou, nadat hy alles bereik het wat hy in terme van loopbaan beplan het, besef het dat hy heeltemal alleen was in sy leë-oorwinning. Helena het hom met toenemende aandag geluister en Adriaan kon sien hoe haar uitdrukking geleidelik verander na mate hy gepraat het. Die aanvanklike versigtigheid het plek gemaak vir iets sagter, miskien begrip of selfs empatie. Sy het opgemerk dat dit vreemd moes wees om soveel geld te hê en steeds leeg te voel, maar haar stem het geen oordeel gedra nie, net opregte nuuskierigheid oor 'n ervaring so ver van haar eie werklikheid. Adriaan het saamgestem dat dit paradoksaal was en hy het dikwels skuldig gevoel omdat hy oor eensaamheid gekla het terwyl hy soveel materiële voorregte gehad het. Maar eensaamheid was eensaamheid, het hy verduidelik, ongeag die grootte van die huis waarin jy dit gevoel het. Hy het op die harde manier ontdek dat finansiële sukses sonder ware mense om dit mee te deel, net 'n duurder weergawe van alleen wees was. Die kos het stoomend en geurig aangekom en vir 'n paar minute het hulle eenvoudig in 'n meer gemaklike stilte geëet. Annelie het elke hap van haar appeltert met uitdrukkings van pure geluk geniet wat beide Adriaan en Helena laat glimlag het. Die meisie het aangedring dat albei haar warm sjokolade proe, wat volgens haar perfek voorberei was en die beste was wat sy ooit in haar lewe geproe het. Geleidelik, na mate die maaltyd gevorder het die gesprek meer natuurlik en vloeiend geword. Helena het sigbaar ontspan en toegelaat dat sommige van haar sorgvuldig opgeboude verdedigingsmeganismes begin sak. Sy het gepraat oor haar drome vir Annelie, oor hoe sy wou hê haar dogter moes toegang tot die beste moontlike opvoeding hê, oor hoe sy elke sent wat sy kon gespaar het om voldoende mediese behandelings te verseker. Haar stem was gevul met ware hoop toe sy oor haar dogter se toekoms gepraat het en Adriaan kon die onvoorwaardelike liefde in elke woord sien skitter. Adriaan het gevra oor Helena se eie drome, nie net vir Annelie nie, maar vir haarself. Die vraag het gelyk of dit haar onkant gevang het, asof niemand so lank daaroor omgegee het om oor haar persoonlike aspirasies te vra dat sy amper vergeet het om dit te hê nie. Na 'n lang oomblik van nadenke het sy skaam erken dat sy nog altyd wou studeer, miskien 'n graad in 'n veld wat mense help wou doen. Maar dit het nou soos 'n onmoontlike droom gelyk, gerelegeer tot daardie kategorie van mooi dinge wat net vir ander mense bestaan het. Adriaan het effens vorentoe geleun, sy oë op Helena se gesig gefestig met 'n intensiteit wat haar skaam laat wegkyk het. Hy het gesê dat drome nie vir ewig onmoontlik hoef te bly nie, dat omstandighede kon verander, dat geleenthede soms opduik wanneer ons dit die minste verwag. Hy het nie spesifieke beloftes gemaak nie, net voorgestel dat sy miskien nie heeltemal moes opgee op daardie aspirasies wat duidelik nog iewers in haar moe hart geleef het nie. Helena het hartseer geglimlag en haar kop effens geskud asof hy naïef was omdat hy nie die praktiese realiteite van haar lewe verstaan het nie. Sy het verduidelik dat tussen die werk in verskeie poste om die rekeninge te betaal en vir Annelie te sorg,
daar eenvoudig nie tyd of energie oorgebly het om persoonlike drome na te jaag nie. Die lewe was nie 'n sprokie waar charmante prinse magies opgedaag het om al die probleme op te los nie. Dit was harde werk, konstante opoffering, en leer om tevredenheid in die klein oorwinnings van die alledaagse lewe te vind. Annelie, wat haar tert klaargemaak het en nou slaperig teen die stoel geleun het gemompel dat haar ma die slimste persoon was wat sy geken het, en dat sy eendag, wanneer sy groot was en ook kon werk, sou seker maak dat haar ma uiteindelik kon rus en studeer as sy wou. Die meisie se stem was gelaai met daardie vurige vasberadenheid wat net ware liefde inspireer, en beide Helena en Adriaan het hul harte voel saamtrek by daardie roerende verklaring. Helena het haar hand liefdevol deur haar dogter se blonde hare gestreel, haar oë het geskitter met ongestorte trane. Sy het saggies gesê dat Annelie nie oor daardie dinge hoef te bekommer nie, dat kinders net kinders moes wees en die bekommernisse van volwassenes vir die volwassenes moes los. Maar Adriaan kon die diep emosie agter daardie woorde sien, die ontsaglike dankbaarheid. Omdat sy 'n dogter gehad het wat soveel omgegee het en terselfdertyd die hartseer dat 'n kind so jonk reeds bekommernisse gedra het wat sy nie hoef te gedra het nie. Die aand het gevorder en die restaurant het geleidelik begin leegloop na mate ander klante hul etes voltooi en vertrek het. Die eienaars van die onderneming het beleefd nader gekom om te vra of hulle nog iets nodig gehad het, en Helena het sigbaar bekommerd na die horlosie gekyk. Dit was laat, het sy gesê, en Annelie moes slaap, want hulle het môre 'n besige dag voor die boeg gehad. Sy het begin opstaan, reeds op soek na haar beursie om haar deel van die rekening te betaal. Adriaan het vinnig haar hand vriendelik vasgehou en gevra dat sy net nog 'n oomblik wag. Daar was iets belangriks wat hy moes sê voordat daardie magiese aand geëindig het. Helena het gehuiwer, maar uiteindelik weer gaan sit, haar versigtige uitdrukking het effens teruggekeer. Hy kon voel dat sy weer haar verdedigingsmeganismes begin opbou het en haarself voorberei het vir die moontlikheid van teleurstelling wat vorige ervarings haar geleer het om altyd te verwag. Met algehele eerlikheid het Adriaan gesê dat dit die mees betekenisvolle aand was wat hy in jare, miskien dekades, beleef het. Om Annelie en Helena te ontmoet, daardie eenvoudige ete te deel, opregte gesprekke sonder maskers of pretensies te hê, het hom herinner aan wat werklik in die lewe saak maak. Hy wou nie hê dit moes daar eindig nie, hy wou nie hê dit moes net 'n unieke en onvergeetlike ontmoeting wees wat uiteindelik net 'n interessante storie sou word om te vertel nie. Helena het hom met daardie deurdringende blou oë dopgehou, asof sy probeer het om die ware bedoelings agter sy sorgvuldig gekose woorde te lees. Sy het direk gevra wat hy presies voorgestel het, want sy het absolute duidelikheid nodig gehad voordat sy enige gevaarlike hoop in haar reeds so seer hart, wat deur vorige teleurstellings gekneus is, sou toelaat om te vorm. Adriaan het diep asem gehaal en elke woord met uiterste sorg gekies. Hy het gesê hy sou graag wou aanhou om hulle beter te leer ken, as hulle gewillig en gemaklik met die idee was. Miskien kon hulle weer ontmoet gedurende sy verblyf in Stellenbosch. Aandetes, uitstappies, gesprekke. Niks geforseerd of met swaar verwagtinge nie, net tyd saam spandeer en sien waar daardie onverwagte koneksie hulle natuurlik kon lei. Hy het verduidelik dat hy nie dramatiese voorstelle gemaak het of huwelik of iets so oorhaastigs beloof het nie. Dit sou onverantwoordelik en oneerbiedig teenoor almal betrokke wees. Hy het eenvoudig gevra vir 'n kans om te verken of daardie gevoel van behoort wat hy daardie aand ervaar het, 'n werklike grondslag gehad het of net 'n romantiese illusie was wat deur die magiese atmosfeer van Kersfees en die emosie van die onverwagte ontmoeting geïnspireer is. Helena het vir 'n lang oomblik stil gebly, haar oë het tussen Adriaan en Annelie gewissel, wat wakker geword het, en nou die twee volwassenes met ooglopende verwagting op haar moe gesig dopgehou het. Adriaan kon die innerlike stryd in Helena se uitdrukking sien, tussen die begeerte om te glo dat iets goeds werklik kon gebeur, en die diep gewortelde vrees dat die oopmaak van haar hart net tot meer onvermydelike pyn sou lei. Uiteindelik het Helena met 'n lae, maar ferm stem gepraat. Sy het gesê sy moes eerlik wees oor haar bekommernisse. Hy het uit 'n heeltemal ander wêreld as hare gekom, met ervarings en verwagtinge wat wêrelde verwyder was van haar daaglikse realiteit. Wat bekoorlik en autentiek gelyk het in die romantiese atmosfeer van 'n Kersmark, kon baie anders lyk in die harde lig van die volgende dag, wanneer hy teruggekeer het na sy lewe van leksheid en belangrike vergaderings. Nog belangriker het Helena met 'n stem wat gebewe het van emosie, voortgegaan, sy moes Annelie bo alles beskerm. Haar dogter het reeds sigbaar aan Adriaan geheg geraak in die paar uur sedert hulle mekaar ontmoet het, haar oë het geskitter van hoop elke keer as sy na hom gekyk het.
As Helena sou toelaat dat dit voortgaan en Adriaan uiteindelik besluit het dat hy 'n fout gemaak het, dat dit nie regtig die lewe was wat hy wou hê nie, sou Annelie verpletter wees. En Helena was nie seker of sy dit sou kon verdra om haar dogter daardie teleurstelling te sien ly nie. Adriaan het aandagtig na elke bekommernis geluister en die moed gerespekteer wat Helena getoon het, deur dit so direk uit te spreek. Al daardie bekommernisse was geldig en verstaanbaar, het hy met opregtheid gesê. Hy kon nie beloof dat alles perfek sou uitwerk nie, want niemand kon die toekoms met absolute sekerheid voorspel nie. Maar hy kon beloof om altyd eerlik te wees, sy gevoelens openlik te kommunikeer en nooit beloftes te maak wat hy nie opreg van plan was om na te kom nie. Wat die verskil in hul wêrelde betref, het Adriaan vriendelik aangevoer dat dit dalk nie noodwendig 'n onoorkomelike hindernis was nie. Hy het uit nederige oorspronge gekom voordat hy sy sake-imperium opgebou het en het nog lewendig onthou hoe dit was om finansiëel te sukkel. En eerlik gesê, was hy moeg vir sy wêreld van leeliksheid. Wat hy gesoek het, was presies daardie autentisiteit wat Helena en Annelie natuurlik besit het, daardie opregte menslike koneksie wat geld nooit kon koop nie. Hy het 'n eenvoudige en direkte ooreenkoms voorgestel. Hy sou nog 2 weke in Stellenbosch bly weens professionele verpligtinge wat hy maklik kon aanpas. Gedurende daardie tyd sou hulle ontmoet wanneer Helena gemaklik en beskikbaar was. Geen druk, geen dramatiese verwagtinge nie. Net mekaar eerlik leer ken. As enigeen van hulle aan die einde van daardie 2 weke gevoel het dat dit nie gewerk het nie, kon hulle vriendskaplik sonder wrok uitmekaar gaan. Maar as almal gevoel het daar was iets werkliks daar, kon hulle saam oor volgende stappe bespreek. Helena het senuweeagtig op haar onderlip gebyt en duidelik probeer om 'n besluit te neem wat monumentaal in sy implikasies gelyk het. Annelie het haar ma se hand oor die tafel geneem en dit saggies gedruk in 'n gebaar van stille bemoediging. Die meisie se oë was gevul met hoop so suiwer dat dit amper pynlik was om te aanskou. Na 'n stilte wat gelyk het of dit 'n ewigheid geduur het Helena uiteindelik stadig met haar kop geknik. Sy het gesê sy was bereid om te probeer, maar sy moes van die begin af 'n paar duidelike grense stel. Haar skedules was ingewikkeld met verskeie poste, so hy sou buigsaam en begripvol moes wees wanneer sy moes kanselleer of herskeduleer. En nog belangriker, Annelie sou altyd eerste kom, so as Helena op enige oomblik gevoel het dat die situasie haar dogter negatief beïnvloed, sou sy alles onmiddellik sonder bespreking beëindig. Adriaan het dadelik met al daardie voorwaardes ingestem. Sy hart het geklop met 'n mengsel van senuweeagtigheid en opwinding wat hy in jare nie gevoel het nie. Hulle het telefoonnommers uitgeruil. Helena het hare op 'n papierservet geskryf met die pen wat die eienaars van die restaurant vriendelik geleen het. Haar hande het effens gebewe terwyl sy geskryf het, en Adriaan het daardie servet in die binneste sak van sy jas gebêre asof dit die kosbaarste van dokumente was. Toe hulle uiteindelik die restaurant verlaat het, was die nag nog kouer en die strate van Stellenbosch het aansienlik leer geword. Adriaan het aangedring om hulle tot by hul huis te vergesel, en hierdie keer het Helena sonder veel weerstand aanvaar. Hulle het saam deur die verligte strate gestap, Annelie reeds half aan die slaap in haar stoel terwyl Adriaan haar versigtig gestoot het en Helena langs hulle geloop het, haar arms gekruis teen die deurdringende koue. Hul huis was in 'n beskeie buurt weg van die toeristesentrum, waar die Kersversierings eenvoudiger, maar nie minder liefdevol was nie. Dit was 'n klein meentuis wat duidelik beter dae gesien het, met verf wat op sommige plekke afgedop het en 'n klein ysterrek wat gekraak het toe Helena dit oopgemaak het. Maar daar was iets geselligs aan daardie nederige plek, iets wat al Adriaan se luukse huurhuise nooit kon vasvang nie. Helena het hom bedank dat hy hulle vergesel het, en daar was 'n oomblik van ongemaklike huiwering toe die 3 daar by die deur gestaan het. Niemand wou die eerste wees om goeienag te sê en daardie buitengewone aand te beëindig nie. Annelie het die stilte verbreek deur vorentoe te leun en Adriaan styf te druk en 'n dankie te fluister vir die beste aand wat sy kon onthou dat sy in 'n lang tyd gehad het. Adriaan het gevoel hoe sy oë weer brand en die drukkie versigtig teruggegee om haar nie seer te maak nie. Toe hulle uitmekaar gaan, het Helena 'n skaam glimlag aangebied en gesê sy sou môre kontak maak om te reël wanneer hulle weer kon ontmoet. Adriaan het geknik, hulle goeienag toegewens en daar bly staan terwyl hulle die huis binne gegaan het. Eers toe die deur toegaan en die binneligte aangaan, het hy uiteindelik omgedraai en begin terugstap in die rigting van die middestad waar hy gebly het. Die volgende dae het ontvou in 'n reeks ontmoetings wat geleidelik die fondament van iets dieps en waars gebou het.
Adriaan het ontdek dat Helena 'n droë en intelligente sin vir humor gehad het wat na vore gekom het wanneer sy gemaklik gevoel het, wat hom op 'n opregte manier laat lag het wat sy kollegas selde gesien het. Sy het snaakse stories gedeel oor moeilike klante by die Kersmark en absurde situasies wat in haar skoonmaakwerk gebeur het, en selfs in die mees uitdagende omstandighede humor gevind. Annelie het haarself as 'n natuurlike storieverteller bewys en uitgebreide narratiewe geskep oor die mense wat oor die plein gestap het en hele lewens vir volslae vreemdelinge op so 'n oortuigende manier uitgedink dat Adriaan en Helena dikwels gevind het dat hulle die meisie se kreatiewe fantasie geglo het. Sy het 'n spesiale gawe gehad om albei tot trane te laat lag met haar skerpsinnige en soms brutaal eerlike waarnemings oor die wêreld om haar. Adriaan het hulle na plekke geneem wat Helena en Annelie nog nooit ervaar het nie, maar altyd versigtig om nie spoggerig te wees of hulle ongemaklik te laat voel nie. 'n Rit op die kabelkar in Stellenbosch waar Annelie verwonderd was oor die panoramiese uitsig van die stad wat met liggies bedek was. Middag by die wasmuseum waar hulle lawwe foto's langs die beelde geneem het. Middagete by 'n gesellige pizzeria waar Annelie soveel geëet het dat sy amper naar geword het, maar met so 'n groot glimlag dat Helena nie die moed gehad het om haar te berisp nie. Maar Adriaan het ook geleer om die eenvoudiger oomblikke te waardeer wat niks meer as tyd en aandag gekos het nie. Middag wat hulle net op die plein se bankie gesit en gesels het terwyl Annelie in haar notaboek geteken het en mense dopgehou het wat verbygaan. Aande wat hy Helena by die koffiestalletjie gehelp het en geleer het om warm sjokolade voor te berei op die manier wat sy oor die jare vervolmaak het. Oggende wat hulle saam na die spesiale skool gestap het waar Annelie fisioterapie gehad het, met Adriaan wat die stoel gestoot het terwyl Helena stories van haar kinderjare vertel het. Gedurende hierdie gedeelde oomblikke het Adriaan die komplekse laag wat Helena uitgemaak het, begin verstaan. Onder die beskermende dop van hardheid wat nodig was om te oorleef, was daar 'n ongelooflik sterk, maar ook diep kwesbare vrou. Sy is voorheen seer gemaak, nie net deur Annelie se pa wat hulle verlaat het nie, maar deur 'n hele lewe van klein en groot teleurstellings wat haar geleer het dat hoop 'n gevaarlike leekse was wat sy haarself nie kon veroorloof nie. Maar stadig versigtig het daardie verdedigingsmeganismes begin sak. Helena het makliker begin glimlag, begin lag sonder daardie selfbewuste huiwering. Sy het drome en vrese begin deel wat sy diep begrawe gehou het en getoets of Adriaan werklik bereid was om haar heeltemal te leer ken, insluitend die minder gepoleerde en toonbare dele van haar moe siel. Een middag, terwyl Annelie in haar fisioterapie-sessie was en hulle in die wagkamer gewag het, het Helena uiteindelik vir Adriaan iets gevra wat duidelik aldaar lank in haar gedagtes was. Hoekom het hy dit regtig gedoen? Man in sy posisie kon enige vrou hê wat hy wou, gesofistikeerde en opgevoede vroue uit sy eie sosiale kring wat sy lewenstyl en verwagtinge sou verstaan. Hoekom sy lewe kompliseer met 'n enkel ma wat in nederige poste gewerk het en 'n dogter met spesiale behoeftes gehad het? Die vraag is gestel sonder selfbejammering of 'n soeke na komplimente, net opregte nuuskierigheid gemeng met daardie aanhoudende versigtigheid wat nog nie heeltemal verdwyn het nie. Adriaan het met dieselfde direkte eerlikheid geantwoord wat sy getoon het. Hy het verduidelik dat hy reeds verhoudings met vroue uit sy sosiale kring probeer het en almal het misluk juis omdat daar iets fundamenteel ontbreek het. Autentisiteit. Werklike konneksie. Die gevoel dat die persoon in hom as 'n mens belang gestel het in plaas van in sy bankrekening of sosiale status. Met Helena en Annelie het hy voortgegaan, het hy iets heeltemal anders ervaar. Hulle het hom gesien, regtig gesien, nie net die openbare, sorgvuldig saamgestelde weergawe wat hy aan die sakewêreld voorgehou het nie. Helena het nie gehuiwer om met hom te verskil wanneer sy gedink het hy was verkeerd nie, sy het nie voorgegee om beïndruk te wees met dinge net om hom te behaag nie. Annelie het hom soos 'n normale persoon behandel, hom gevra om haar met eenvoudige dinge te help, haar gedagtes sonder 'n filter gedeel. Vir die eerste keer in sy volwasse lewe het Adriaan gevoel dat hy opreg homself kon wees sonder maskers of pretensies. Hy hoef nie altyd in beheer te wees nie, altyd sukses en selfvertroue uit te straal nie. Hy kon erken wanneer hy iets nie geweet het nie, kon vir homself lag, kon kwesbaar wees sonder die vrees dat dit later teen hom gebruik sou word. Helena het alles in stilte aangehoor, haar oor het geskitter met emosies wat Adriaan nie heeltemal kon ontsyfer nie. Toe hy klaar gepraat het, het sy vir 'n lang oomblik stil gebly voordat sy gefluister het dat sy bang was. Bang om te glo dat dit werklik kon wees, bang om haarself toe te laat om weer emosioneel van iemand afhanklik te wees, bang dat Annelie seer gemaak sou word as alles uiteindelik uitmekaar sou val.
Adriaan het haar hand vriendelik geneem, daardie hand wat grof was van konstante werk en wat hy juis geleer het om lief te hê, omdat dit alles verteenwoordig het wat Helena was. Hy het gesê dat hy ook bang was, dat enigiets wat die moeite werd was in die lewe, inherente risiko's ingehou het. Maar sommige dinge was die risiko werd, en hy het geglo dat wat hulle saam gebou het, een van daardie seldsame en kosbare dinge was. Die 2 weke wat Adriaan aanvanklik beplan het om in Stellenbosch te bly, het 3 geword, toe 4. Hy het professionele verpligtinge herrangskik, belangrike vergaderings aan sy vice-presidente gedelegeer, konferensies via video-oproepe vanuit sy hotelkamer gehou. Sy span in Johannesburg was sigbaar verras oor hierdie verandering in gedrag van die baas wat gewoonlik so gefokus en teenwoordig was, maar Adriaan kon homself eenvoudig nie dwing om te vertrek terwyl daar die moontlikheid was om nog 'n dag, middag nog 'n uur saam met Helena en Annelie deur te bring nie. Wat as 'n onverwagte aantrekkingskrag en nuuskierigheid oor die ongewone begin het, was besig om in iets veel dieper en meer betekenisvol te verander. Adriaan het homself tydens belangrike vergaderings aan hulle sien dink, alleen geglimlag wanneer hy iets snaaks onthou het wat Annelie gesê het of die manier waarop Helena haar neus opgetrek het wanneer sy op 'n taak gekonsentreer het. Hy het hulle gemis in die oomblikke wat hulle nie saam was nie, 'n gevoel van onvolledigheid wat hy nog nooit voorheen ervaar het nie. Helena het ook sigbaar verander. Die lyne van konstante bekommernis op haar gesig het geleidelik versag, vervang deur uitdrukkings van opregte vreugde wat haar gelaatstrekke op 'n transformerende manier verlig het. Sy het makliker gelag, haarself oomblikke van ligtheid toegelaat sonder die aanhoudende skuldgevoel dat sy tyd mors wat sy moes werk of verantwoordelikhede moes nakom. Sy het oor die toekoms begin praat in terme van moontlikhede in plaas van net praktiese beperkings. Een reënerige middag, toe die Kersmark gekanselleer is weens die sterk storm wat Stellenbosch getuister het Adriaan, Helena en Annelie by hul huis gaan kuier. Dit was die eerste keer dat hy behoorlik in hul huis ingegaan het, en hy was geraak deur die manier waarop hulle daardie beskeie ruimte in iets geselligs en vol liefde omskep het. Foto's van Annelie op verskillende ouderdomme het die mure versier, kleurvolle kindertekeninge het met trots aan die yskas gehang, en daar was 'n sorgvuldige orde selfs in die eenvoud van hul beperkte besittings. Annelie was daardie dag besonder opgewonde, en het daarop aangedring om Adriaan al haar bewaarde skatte te wys. Boeke wat Helena by tweedehandse winkels gekoop het wanneer sy kon, eenvoudige maar goed versorgde speelgoed, 'n groot legkaart wat hulle al weke lank saamgebou het. Elke item het 'n storie, 'n herinnering, 'n oomblik van gedeelde vreugde tussen ma en dogter gedra wat Adriaan bevoorreg gevoel het om te aanskou. Helena het koffie en 'n eenvoudige koek wat sy daardie oggend gebak het, voorberei, en die 3 het in die klein sitkamer gesit terwyl die reën teen die vensters getrommel het en 'n atmosfeer van gesellige intimiteit geskep het. Annelie het uiteindelik op die bank aan die slaap geraak, uitgeput van soveel praat en haar goed wys, en Helena het haar liefdevol met 'n verslete, maar duidelik met liefde gemaakte hekelkombers toegemaak. Toe sy weer langs Adriaan gaan sit, was daar 'n ander stilte tussen hulle, 'n groeiende bewustheid dat hulle op 'n deurslaggewende oomblik was. Helena het die stilte eers verbreek, haar stem laag om Annelie nie wakker te maak nie. Sy het gesê sy moes eerlik wees oor iets wat sy gevoel het, al was dit skrikwekkend om dit hardop te erken. Adriaan het haar hand bemoedigend vasgehou en geduldig gewag dat sy die regte woorde sou vind. Helena het diep asem gehaal en bely dat sy besig was om op hom verlief te raak, en dit het haar heeltemal verskrik. Sy het sulke hoë mure om haar hart gebou gedurende jare van haarself teen bykomende pyn beskerm, en daardie mure was besig om so vinnig af te brokkel dat sy haarself blootgestel en kwesbaar gevoel het op maniere wat sy nie ervaar het sedert sy baie jonk en naïef was nie. Sy was bang dat dit te goed was om waar te wees, het Helena met 'n beweerige stem voortgegaan. Bang dat een of ander onvermydelike realiteit uiteindelik sou intree en daardie magiese borrel wat hulle saam geskep het, sou vernietig. Bang dat hy uiteindelik sou besef dat sy nie gesofistikeerd of opgevoed of indrukwekkend genoeg vir sy wêreld was nie. Maar meer as enigiets anders, was sy bang dat Annelie seer gemaak sou word as Helena 'n oordeelsfout sou maak. Adriaan het elke woord met volle aandag aangehoor, sy hart het vinnig in sy bors geklop. Toe Helena uiteindelik klaar gepraat het en na hom gekyk het met daardie blou oë vol vrees en hoop in gelyke mate, het hy diep asem gehaal en besluit om ewe eerlik oor sy eie kwesbare gevoelens te wees. Hy het gesê dat hy ook besig was om op haar verlief te raak, diep en onherroepelik. Dat hy vir die eerste keer in sy volwasse lewe elke oggend angstig vir die dag vorentoe wakker geword het, want dit het tyd saam met haar en Annelie beteken.
dat hy dekades lank 'n sake-imperium opgebou het en gedink het dat professionele sukses geluk sou bring, net om te ontdek dat ware geluk in eenvoudige gedeelde oomblikke met mense was wat hy opreg liefgehad het. Wat haar vrese betref, het Adriaan elkeen daarvan as verstaanbaar bekragtig, maar probeer om vriendelike ander perspektief te bied. Hy was nie op soek na iemand gesofistikeerd of indrukwekkend volgens oppervlakkige definisies van die wêreld nie. Hy was op soek na iemand werklik, opreg, sterk op maniere wat werklik saak gemaak het. En Helena was al daardie dinge en nog baie meer. Hy het verduidelik dat ja, daar praktiese verskille in hul lewensomstandighede was wat hulle versigtig sou moes navigeer. Maar verskille was nie noodwendig onoorkomelike struikelblokke as albei daartoe verbind was om saam te werk nie. En wat Annelie betref, het Adriaan byna net so heeltemal op daardie buitengewone meisie verlief geraak as op haar ma. Die idee om haar seer te maak was ook vir hom ondraaglik. Trane het stil oor Helena se wange geloop, maar sy het terselfdertyd geglimlag. Sy het gesê sy het nooit verwag om so iets te vind nie, dat sy haarself tot 'n lewe van eensaamheid, behalwe vir Annelie, berus het. Maar hier was Adriaan, wat alles op die wonderlikste en mees skrikwekkende manier moontlik onderstebo gekeer het. Adriaan het die trane saggies met sy duim van haar gesig afgevee, en toe, vir die eerste keer sedert hulle mekaar ontmoet het hy stadig na haar toegeleun. Helena het nie wegbeweeg nie, haar oë op syne gefestig met 'n intensiteit wat die tyd heeltemal laat stilstaan het. Toe hul lippe uiteindelik ontmoet, was dit aanvanklik sag en huiwerig, albei nog versigtig met daardie nuwe intimiteit. Maar toe het iets verander en finale versperring het tussen hulle ineengestort, en die soen het verdiep met al die opgehoopte emosie van die afgelope weke saam. Al die betekenisvolle gesprekke, al die gedeelde oomblikke, al die groeiende konneksie het uitgeloop op daardie oomblik van wederwysige kwesbaarheid en belofte. Toe hulle uiteindelik uitmekaar gaan, was albei asemloos en effens verdwaas. Helena het saggies gelag, 'n lag van pure vreugde gemeng met ongeloof dat dit werklik gebeur het. Adriaan het haar in 'n stywe drukkie ingetrek en gevoel hoe sy teen hom ontspan op 'n manier wat daarop gedui het, dat sy haarself uiteindelik toegelaat het om te glo dat dit miskien, net miskien, werklik kon werk. Hulle het die res van daardie reënerige middag in 'n lae stem gesels terwyl Annelie geslaap het, en versigtige planne vir die toekoms gemaak. Adriaan sou uiteindelik na Johannesburg moes terugkeer om sake te hanteer wat hy nie meer kon uitstel nie, maar hy het beloof om elke week na Stellenbosch terug te keer. Hulle het die moontlikheid bespreek dat Helena en Annelie Johannesburg sou besoek, sodat hulle kon sien waar hy gewoon en gewerk het, en daardie deel van sy lewe wat nog van hulle geskei was, kon leer ken. Helena het kommer uitgespreek oor hoe sy in sy wêreld ontvang sou word, tussen mense wat gewoond was aan leksheid en sofistikasie wat sy nie besit het nie. Adriaan het haar verseker dat die mense wat werklik in sy lewe saak gemaak het, haar presies sou aanvaar soos sy was, en diegene wat dit nie gedoen het nie, het eenvoudig nie soveel saak gemaak as wat hy voorheen gedink het nie. Hulle het oor Annelie en haar spesiale behoeftes gepraat, oor hoe om te verseker dat sy toegang tot die beste moontlike mediese behandelings gehad het sonder om Helena te laat voel dat sy liefdadigheid aanvaar. Adriaan het voorgestel dat hulle dit miskien as 'n belegging in hul toekoms as 'n potensiële gesin kon raam, nie as 'n eensydige guns nie. Helena het die sensitiwiteit waarmee hy daardie delikate onderwerp benader het, waardeer. Toe die reën uiteindelik begin afneem en Annelie uit haar lang middagslaapie wakker geword het sy dadelik besef dat iets tussen haar ma en Adriaan verander het. Daar was 'n nuwe ligtheid in die lig, 'n gemaklike intimiteit wat voorheen nie daar was nie. Annelie het breed geglimlag, daardie wysneusige glimlag van 'n kind wat presies weet wat aangaan, en gevra of dit beteken het dat Adriaan nou haar pa sou wees. Annelie se direkte vraag het beide Helena en Adriaan onkant gevang, en hulle het onseker na mekaar gekyk oor hoe om te antwoord. Adriaan het langs haar stoel gekniel en wou op haar ooghoogte wees vir daardie belangrike gesprek. Hy het vriendelik verduidelik dat hierdie dinge op die regte tyd moes gebeur, met versigtige stappe wat die gevoelens van almal betrokke respekteer. Hy sou baie graag 'n vaderfiguur in haar lewe wou wees, het hy opreg gesê, maar dit was iets wat met geduld en ware liefde gebou moes word. Annelie het met daardie kenmerkende wysheid geknik wat die volwassenes om haar altyd verras het. Sy het gesê sy verstaan, maar haar oë het geskitter met hoop so suiwer dat dit Adriaan en Helena se harte gelyktydig laat saamtrek het. Die meisie het toe met oortuiging verklaar dat sy hom reeds as familie in haar hart beskou het, en dit was wat werklik saak gemaak het, ongeag amptelike rolle of formele titels.
Die volgende weke het 'n nuwe en gerusstellende roetine gebring wat stadig tussen die drie gevestig geraak het. Adriaan het uiteindelik na Johannesburg teruggekeer om dringende sake te hanteer, maar het sy belofte gehou om elke Vrydag aand na Stellenbosch terug te keer en die hele naweke saam met Helena en Annelie deur te bring. Dit was vermoeiende reise, maar hy het hom glad nie aan die uitputting gesteer nie, want hy het geweet hy sou deur opregte glimlagte en warm drukkies verwelkom word. Gedurende die week het hulle elke aand via video-oproepe gesels met Annelie wat opgewonde vertel het van haar fisioterapie-sessies en vordering op skool, Helena wat stories van haar werksdag gedeel het, en Adriaan wat verslag gedoen het oor die uitdagings en oorwinnings in sy sakevergaderings. Daardie nagtelike gesprekke het Adriaan se gunsteling deel van die dag geword, 'n oomblik van ware koneksie te midde van die kunsmatigheid van sy korporatiewe wêreld. Helena het ook stadig begin toelaat dat Adriaan op praktiese maniere help wat sy voorheen uit trots sou geweier het. Toe hy aangebied het om vir bykomende fisioterapie-sessies vir Annelie by 'n bekende spesialis te betaal, het sy net 'n oomblik gehuiwer voordat sy aanvaar het, en erken dat haar trots nie haar dogter moes verhinder om toegang tot die beste moontlike behandeling te kry nie. Toe hy voorgestel het dat Helena sommige van haar veelvuldige poste verminder om meer tyd saam met Annelie te hê, het sy versigtig ingestem en hom toegelaat om finansiëel te help op 'n manier wat haar waardigheid bewaar het. Hierdie praktiese veranderinge het 'n sigbare verskil in die lewenskwaliteit van Helena en Annelie gemaak. Helena het minder konstant uitgeput gelyk en het energie gehad om werklik tyd saam met haar dogter te geniet in plaas van om net van een dag na die volgende te oorleef. Annelie het indrukwekkende vordering in haar fisioterapie met die nuwe spesialis gemaak en spierkrag ontwikkel wat voorheen onmoontlik gelyk het. In Maart, toe die Kerstyd lankal verby was en Stellenbosch stiller was sonder die skares toeriste, het Adriaan uiteindelik Helena en Annelie oortuig om Johannesburg te besoek. Hy wou hê hulle moes sien waar hy gewoon het, die belangrike mense in sy lewe leer ken, en daardie deel van sy bestaan wat nog van hulle geskei was, ten volle verstaan. Die reis was gelyktydig opwindend en intimiderend vir Helena. Dit was die eerste keer dat sy gevlieg het, die eerste keer dat Annelie 'n groot stad gesien het, die eerste keer dat hulle werklik in Adriaan se wêreld gedompel was in plaas daarvan dat hy na hulle wêreld gekom het. Adriaan kon Helena se senuweeagtigheid voel toeneem na mate hulle Johannesburg nader gekom het, en het haar hand stewig vasgehou gedurende die hele vlug en gerusstellende woorde gefluister. Adriaan se reis was so groot as wat Helena haar voorgestel het, maar op een of ander manier nog leer as wat sy verwag het. Groot kamers perfek versier, maar sonder werklike persoonlikheid, asof dit tydskriftonele was in plaas van 'n geleefde huis. Annelie was verwonderd oor die grootte van die huis, veral oor die binnenshuise, verhitte swembad waar Adriaan beloof het sy soveel keer as wat sy wou gedurende die besoek kon swem. Adriaan het Helena en Annelie aan sy ma, Tannie Cheselia, voorgestel, 'n 70-jarige dame wat steeds die lewendige energie van iemand veel jonger gehad het. Cheselia het hulle met opregte warmte ontvang wat Helena dadelik meer op haar gemak gestel het. Tydens middagete het die twee vroue uitgebreid gesels en Adriaan het gefassineerd toegekyk terwyl sy ma stories gedeel het van toe hy 'n kind was, van die moeilike tye wat hulle saam deurgemaak het, van hoe sy altyd geweet het hy het 'n goeie hart onder al daardie sake ambisie gehad. Cheselia het Adriaan op 'n stadium eenkant toe getrek en gesê sy keer Helena en Annelie ten volle goed. Sy kon sien hulle was opreg, dat hulle nie in sy geld belang gestel het nie, maar in die persoon wat hy werklik was. Nog belangriker het sy ma opgemerk, Adriaan het gelukkiger en meer volledig gelyk as wat sy hom in dekades gesien het. Dit was al wat vir haar saak gemaak het as 'n ma wat altyd wou sien dat haar seun werklik vervul was. Gedurende daardie dae in Johannesburg is Helena blootgestel aan aspekte van Adriaan se lewe wat heeltemal vreemd aan haar ervaring was. Aandetes in die restaurante waar kelners haar met verwarrende eerbied behandel het, sosiale geleenthede waar mense klere gedra het wat meer gekos het as wat sy in hele maande verdien het, gesprekke oor sake en beleggings wat gesinne vir jare kon voed. Adriaan het Helena noukeurig dopgehou tydens hierdie situasies, bekommerd oor hoe sy sou voel. Maar Helena het 'n natuurlike grasie en waardigheid getoon wat almal wat haar ontmoet het, beïndruk het. Sy het nie voorgegee om iets te wees wat sy nie was nie, nie probeer om gesofistikeerde gedrag na te boots wat nie deel van haar persoonlikheid was nie. Sy was eenvoudig autentiek haarself, en dit het uiteindelik selfs die mees skeptiese van Adriaan se kennisse gewen. Daar was ook moeilike oomblikke. Een van Adriaan se kollegas, Nadia, 'n suksesvolle sakevrou wat duidelik 'n romantiese belangstelling in hom gehad het,
was besonder koud teenoor Helena. Sy het subtiel neerbuigende opmerkings gemaak oor Helena se eenvoudige klere en met valse besorgdheid gevra of sy gemaklik gevoel het in omgewing so anders as haar normale een. Adriaan het ferm ingegryp en dit absoluut duidelik gemaak dat Helena vir hom belangrik was en dat enige disrespek teenoor haar nie geduld sou word nie. Helena het daardie situasie met meer waardigheid hanteer as wat die situasie verdien het. Later, toe hulle alleen was, het sy aan Adriaan erken dat dit seer gemaak het, maar dat sy verstaan het daar sou altyd mense wees wat op grond van oppervlakkige voorkoms sou oordeel. Die belangrikste was dat die mense wat werklik saak gemaak het, haar opreg aanvaar het. Een aand, nadat Annelie in die gastekamer aan die slaap geraak het wat Adriaan sorgvuldig met volledige toeganklikheid vir haar rolstoel voorberei het hy en Helena op die stoep gesit en na die liggies van die stad gekyk. Helena het bely dat sy beïndruk was met sy wêreld, maar ook effens bang vir hoe anders dit was van alles wat sy geken het. Sy het eerlik gevra of Adriaan regtig gedink het sy in daardie wêreld kon behoort, of sy nie altyd as 'n onvanpaste indringer gesien sou word nie. Adriaan het haar nader getrek en haar voorkop saggies gesoen. Hy het verduidelik dat daardie wêreld nie so belangrik was as wat sy gedink het nie. Ja, dit was waar hy gewerk en sake gedoen het, maar dit was nie waar hy werklik geleef of betekenis gevind het nie. Wat saak gemaak het, was die opregte koneksies, die ware verhoudings, die werklike liefde wat hulle saamgebou het. Al die res was net veranderlike en uiteindelik 'n relevante agtergrond. Hy het gesê hy was moeg daarvoor om net vir werk en die verkryging van meer rykdom wat hy nie nodig gehad het nie, te leef. Hy wou 'n werklike lewe bou, met 'n ware gesin, met betekenisvolle oomblikke wat die moeite werd was om te onthou. En hy kon hom nie voorstel om dit met enigiemand anders as Helena en Annelie te doen nie. Helena het haar kop op sy skouer laat rus en haarself vir die eerste keer heeltemal laat ontspan sedert hulle in Johannesburg aangekom het. Sy het bely dat sy ook nie meer haar lewe sonder Adriaan daarin kon voorstel nie. Dat hy op maniere noodsaaklik geword het wat sy nie eens geweet het moontlik was nie, dat Annelie met sy teenwoordigheid floreer het, dat sy vir die eerste keer in jare werklike hoop oor die toekoms gevoel het in plaas van net konstante bekommernis. Die volgende maande het 'n geleidelike maar konstante integrasie van hul voorheen afsonderlike lewens gebring. Adriaan het meer tyd in Stellenbosch begin deurbring en uiteindelik 'n gerieflike huis gehuur waar hy op afstand kon werk wanneer nodig, maar fisies teenwoordig kon wees by Helena en Annelie. Helena het ernstig begin oorweeg om haar studies te hervat en afstandsonderrigprogramme ondersoek wat buigsaamheid met haar verantwoordelikhede as ma sou toelaat. Annelie het voortgegaan om merkwaardige vordering in haar fisioterapie te maak. Die spesialis wat Adriaan gehuur het, was optimisties oor haar toekomstige moontlikhede en het innoverende behandelings voorgestel wat haar mobiliteit moontlik aansienlik kon verbeter. Die meisie het elke sessie met indrukwekkende vasberadenheid aangedryf deur die hernieuwde hoop dat sy miskien eendag 'n paar tree sou kon gee, al was dit met behulp van spesiale toestelle. Die seisoene het verander, die winter het plek gemaak vir die lente en toe die somer. Adriaan en Helena se verhouding het voortdurend verdiep en elke uitdaging wat saam oorkom is, het die bande tussen hulle versterk. Hulle het geleer om hul verskille met geduld en eerlike kommunikasie te navigeer en altyd Annelie in die middel van hul oorwegings geplaas. Helena het meer mense uit Adriaan se wêreld leer ken en geleidelik haar eie vriendskappe binne daardie kring begin vorm. Sy het ontdek dat wanneer sy nie probeer het om enigiemand te beïndruk nie, en net autentiek haarself was, mense positief gereageer het. Sommige van die vroue van Adriaan se kollegas het haar spesifiek opgesoek, aangetrokke deur haar verfrissende opregtheid in 'n wêreld waar pretensies die norm was. Adriaan, op sy beurt, het homself heeltemal in die lewe in Stellenbosch gedompel. Hy het Helena se bure leer ken, 'n bekende figuur by Annelie se skool geword, en selfs af en toe by die Kersmark begin help toe dit die volgende seisoen teruggekeer het. Daardie eenvoudige ervarings het meer bevrediging gebring as enige miljoenêr transaksie wat hy ooit gesluit het. Maar nie alles was perfek of maklik nie. Daar was oomblikke van spanning wanneer die verskille in hul lewensperspektiewe onvermydelik gebots het. Adriaan het soms gefrustreerd geraak met wat hy as Helena se onnodige hardkoppigheid gesien het om hulp te weier wat hy maklik kon voorsien. Helena het haarself af en toe versmoor gevoel deur Adriaan se neiging om probleme met geld te probeer oplos wanneer sy onafhanklikheid en selfversorging waardeer het.
Hulle het hul eerste ernstige argument gehad toe Adriaan voorgestel het dat hy 'n groter en meer toeganklike huis vir Helena en Annelie koop, sonder om hulle vooraf oor die besluit te raadpleeg. Helena was woedend en het gevoel dat hy probeer het om hul lewens met sy finansies te beheer. Adriaan het nie besef hoe daardie benadering waargeneem sou word nie, en het opreg geglo dat hy net probeer het om hul lewensomstandighede te verbeter. Die argument was intens maar produktief. Albei het harde dinge gesê gelaai met opgehoopte emosies van maande se navigasie op ingewikkelde terrein. Maar in plaas daarvan om die woede te laat kook of van die konfrontasie weg te hardloop, het hulle hulself gedwing om deur die konflik te werk met brutale eerlikheid oor behoeftes en grense. Adriaan het uiteindelik verstaan dat sy manier om liefde te toon deur materiële voorsiening deur Helena as 'n poging tot beheer beskou is, maak nie saak hoe goed bedoel dit was nie. Helena het erken dat haar vurige trots haar soms verhinder het om wettige hulp te aanvaar wat nie net haar nie, maar ook Annelie sou bevoordeel. Hulle het tot kompromieë gekom wat albei perspektiewe gerespekteer het en beloof om altyd mekaar te raadpleeg voordat hulle besluite neem wat almal raak. Daardie argument en die daaropvolgende oplossing het 'n belangrike keerpunt in hul verhouding gemerk. Hulle het aan hulself en aan mekaar bewys dat hulle deur werklike konflikte kon kom sonder dat die verhouding uitmekaar val. Die vertroue wat deur daardie ervaring gebou is, was stewiger as wat enige oppervlakkige harmonie kon gewees het. Annelie het alles met haar kenmerkende skerpsinnigheid dopgehou. Een aand toe Adriaan haar met huiswerk gehelp het, het sy terloops opgemerk dat sy bly was dat hy en haar ma beklei en vrede gemaak het. Toe Adriaan verbaas gelyk het oor daardie verklaring, het Annelie met daardie wysheid wat haar pas voltooide 8 jaar getrotseer het, verduidelik. Sy het gesê dat mense wat mekaar regtig liefhet, soms verskil, maar die belangrikste was dat hulle hul verskille opgelos het in plaas daarvan om bloot op te gee wanneer dinge moeilik geraak het. Adriaan het gevoel hoe sy oë brand by daardie diep waarneming. Hy het Annelie gevra of sy gedink het hy en Helena mekaar regtig liefgehad het, en die meisie het haar oë gerol met daardie vroegryp tienerergerlikheid. Natuurlik ja, het sy gesê asof dit die mees ooglopende ding in die wêreld was. Enigeen met funksionerende oë kon sien hoe hulle na mekaar gekyk het, hoe hulle altyd verskonings gevind het om terloops aan te raak, hoe hulle geglimlag het sonder om dit te besef net omdat hulle in mekaar se teenwoordigheid was. Annelie het toe vir 'n oomblik stil geword, haar gesig het 'n ernstiger uitdrukking aangeneem. Sy het versigtig gevra of Adriaan van plan was om op 'n stadium met Helena te trou, want sy het gedink dit sou baie gaaf wees en verskeie ingewikkelde praktiese dinge sou oplos. Adriaan het amper verstik aan die water wat hy gedrink het, heeltemal onkant gevang deur die direkte vraag. Hy het erken dat ja, hy aan die huwelik gedink het, eintlik baie daaroor gedink het. Maar hy wou seker maak dat dit die regte tyd was, dat almal gereed was vir daardie belangrike stap. Annelie het wys geknik, asof sy strategie evalueer en dit geskik gevind het. Toe het sy iets gesê wat Adriaan se hart dramaties laat versnel het. Sy het gesê as Adriaan besluit om met haar ma te trou, sou sy haar seun ten volle gee. Trouwens, het Annelie met daardie ondeende glimlag voortgegaan. Dit sou gepas wees as hy ook haar toestemming vra, aangesien Helena haar ma was en belangrike besluite oor die gesin al die lede moes betrek. Adriaan het gelag, 'n opregte en diep lag, en plegtig beloof dat wanneer die tyd aanbreek, hy Annelie beslis formeel sou raadpleeg. Daardie gesprek het in die volgende dae in Adriaan se gedagtes bly echo. Hy het reeds 'n geruime tyd ernstig aan die huwelik gedink, maar die gesprek met Annelie het sy bedoelings in 'n konkrete plan gekristalliseer. Hy het versigtige voorbereidings begin tref en wou hê dat die voorstel perfek en betekenisvol vir Helena moes wees. Hy het Annelie in die geheim geraadpleeg oor die tipe ring wat Helena sou wou hê en die meisie het verbasend spesifieke besonderhede oor haar ma se voorkeure verskaf. Niks te spoggerig of oordrewe nie, iets elegant, maar eenvoudig wat sy daagliks kon dra sonder om ongemaklik te voel. Adriaan het met 'n juwelier gewerk om iets unieks te skep wat daardie balans perfek vasgevang het. Hy het ook begin om die tyd en plek van die voorstel te beplan. Hy wou hê dit moes spesiaal, maar nie kunsmatig wees nie, betekenisvol sonder om oordrewe teatraal te wees. Hy het verskeie opsies oorweeg voordat hy uiteindelik besluit het dat die mees gepaste plek presies sou wees waar alles begin het, op daardie plein in Stellenbosch, waar hy Annelie byna 'n jaar gelede vir die eerste keer ontmoet het. Hy het met Tannie Cheslea oor sy planne gepraat en sy ma was tot trane bewoe. Sy het gesê sy het altyd geweet Adriaan sou uiteindelik iemand spesiaal vind,
maar Helena en Annelie was nog wonderliker as wat sy vir haar seun gewaag het om te hoop. Sy het die verloofring aangebied wat Adriaan se pa haar dekades gelede gegee het, 'n eenvoudige maar pragtige juweel gelaai met familiegeskiedenis. Maar Adriaan het beleefd geweier en verduidelik dat hy iets niets wou hê wat die begin van sy eie gesin sou simboliseer. In die weke voor Kersfees, toe Stellenbosch weer in daardie verligte paradys begin verander het wat hul eerste ontmoeting aanskou het, het Adriaan al die voorbereidings voltooi. Hy het in die geheim met 'n paar goeie vriende en werknemers van die mark gereël om diskreet met kameras geposisioneer te wees om die oomblik vas te vang en wou daardie herinnering vir altyd bewaar. Die gekose aand het uiteindelik aangebreek. Dit was presies 'n jaar sedert daardie eerste magiese aand toe Adriaan Annelie ontmoet het en deur haar Helena. Die plein was byna identies versier, dieselfde liggies het in dieselfde patrone geflikker, dieselfde geur van kaneel en sjokolade het in die koue lug gedryf. Dit was asof die heelal saamgesweer het om 'n perfekte parallel tussen verlede en hede te skep. Adriaan het vir Helena gesê hy wou hulle vir 'n spesiale aandete neem op die aand wat 'n jaar sedert hul ontmoeting gemerk het, en sy het vrolik ingestem, sonder om absoluut enige iets van sy geheime planne te vermoed. Annelie, 'n entoesiastiese medepligtige in die sameswering, het die geheim perfek bewaar, alhoewel haar oë die hele dag met skaars bedwingde opwinding geskitter het. Hulle het by die sentrale plein in Stellenbosch aangekom toe die son besig was om onder te gaan, en die lig met skakerings van oranje en pink geverf het wat geleidelik plek gemaak het vir die diep blou van die nag. Die kersliggies het een vir een begin aangaan, en daardie magiese skouspel geskep wat die dorp in 'n sprokiestoneel omskep het. Helena het nostalgies opgemerk hoe dit presies so was op daardie eerste aand, en Adriaan het geheimsinnig geglimlag en saamgestem dat ja, hy dit doelbewus so beplan het. Hulle het oor die plein gestap, Helena en Adriaan hand aan hand terwyl hy Annelie se stoel met die ander hand gestoot het, en byna presies die pad herhaal wat hulle 'n jaar gelede geloop het. Annelie het na spesifieke plekke gewys en besonderhede van daardie aand onthou wat hul lewens heeltemal verander het. Daar was waar sy gesit het toe sy Adriaan ontmoet het. Daar was die koffiestalletjie waar Helena gewerk het. Daar was die restaurant waar hulle hul eerste aandete saam gehad het. Helena was verdiep in die herinneringe en het breed geglimlag terwyl sy onthou het hoe alles op so 'n onverwagte en onwaarskynlike manier begin het. Nooit in haar wildste drome sou sy gedink het dat daardie aand tot 'n hele jaar van groeiende geluk sou lei nie, tot 'n verhouding wat haar en haar dogter se lewe fundamenteel verander het. Toe hulle by die bankie langs die fontein aankom, presies waar Annelie op daardie eerste aand gesit het, het Adriaan gestop. Hy het gesê daar was iets belangriks wat hy daar wou doen, op daardie spesifieke plek wat soveel betekenis vir hulle almal gehad het. Helena het hom met nuuskierigheid aangekyk, nog steeds nie heeltemal verstaan wat aan die gebeur was nie. Adriaan het Annelie se stoel versigtig langs hulle geplaas, en toe, met doelbewuste bewegings, gekniel. Hy het nie net gebuig om met Annelie te praat soos hy soveel keer tevore gedoen het nie, hy het werklik formeel gekniel, 'n posisie wat 'n onmiskenbare betekenis gedra het. Begrip het op Helena se gesig begin daag, haar oë het groter geword terwyl haar hand na haar mond gevlieg het in groeiende skok. Annelie het feitelik van opwinding in haar stoel gebewe, haar hande het die klein fluweelboksie wat Adriaan haar oomblikke tevore in die geheim toevertrou het, stewig vasgehou. Sy het alles dopgehou met daardie blink oë vol pure vreugde, en die oomblik aanskou wat sy, op 'n manier, 'n jaar gelede met haar buitengewone versoek georkestreer het. Adriaan het begin praat, sy stem gelaai met emosie, maar ferm in sy oortuiging. Hy het gesê dat hy presies 'n jaar gelede alleen na daardie plein gekom het, verlore in sy eie lewe ten spyte van al die sukses wat hy opgehoop het. Hy het iets gesoek wat hy nie kon definieer nie, 'n leemte wat hy nie kon vul nie, maak nie saak hoeveel geld hy verdien of hoeveel transaksies hy gesluit het nie. En toe het hy Annelie ontmoet, het hy voortgegaan, 'n buitengewone meisie wat hom lesse oor liefde en familie geleer het wat hy nie in 42 lewensjare geleer het nie. Wat hom gewys het dat wat werklik saak gemaak het, nie materiële besittings of sosiale status was nie, maar opregte koneksies met mense wat ons elke dag kies om lief te hê. Wat hom iets so onverwags en wys gevra het dat dit die koers van sy lewe heeltemal verander het. Adriaan se stem het effens gebewe terwyl hy hom heeltemal na Helena gewend het. Hy het gesê toe hy haar daardie aand ontmoet het, het hy 'n vrou van ongelooflike krag, stille waardigheid en onvoorwaardelike liefde vir haar dogter gesien. 'n Vrou wat teëspoed in die gesig gestaar het wat swakker mense sou gebreek het, maar staande gebly het, veerkragtig en vasberade.
'n vrou wat verdien het om met dieselfde intensiteit liefgehad te word as wat sy liefgehad het. In die maande sedertdien het Adriaan voortgegaan terwyl trane oor Helena se gesig begin loop het hy op maniere op haar verlief geraak wat hy nie geweet het moontlik was nie. Hy het ontdek dat ware geluk nie in leë reise of indrukwekkende bankrekeninge was nie, maar in eenvoudige gedeelde oomblikke. Lei Sondagoggend ontbyte, diep gesprekke laat in die nag, spontane lag oor lawwe dinge, vertroostende drukkies na moeilike dae. Helena het hom op maniere voltooi wat hy nie eens geweet het hy onvolledig was nie. Sy het hom uitgedaag om beter te wees, meer menslik, meer teenwoordig. Sy het hom geleer van werklike krag, nie daardie vertoonkrag van die sakewêreld nie, maar die een wat kom van aanhou vorentoe beweeg, selfs wanneer elke tree onmoontlik lyk. Sy het hom gewys dat kwesbaarheid nie swakheid was nie, maar die moed om iemand toe te laat om jou werklik heeltemal te leer ken. En Annelie, het Adriaan gesê terwyl hy na die meisie gekyk het wat met trane van vreugde wat oor haar eie wange geloop het, dopgehou het net so belangrik vir hom geword asof sy sy biologiese dogter was. Hy het daardie buitengewone kind met sy hele hart liefgehad, haar wysheid, haar deernis, haar vurige vasberadenheid bewonder. Hy het homself bevoorreg gevoel om haar groei te aanskou en wou teenwoordig wees vir elke toekomstige mylpaal in haar lewe. Adriaan het diep asem gehaal, sy hande het effens gebewe terwyl Annelie die fluweelboksie versigtig aan hom oorhandig het. Helena het nou openlik gehuil, onderbroke snikke het ontsnap terwyl sy probeer het om 'n mate van kalmte te bewaar. Om hulle het die Kersmark sy feestelike beweging voortgesit, maar verskeie mense naby het gestop om te kyk en besef dat hulle iets spesiaals aanskou het. Helena Joubert, het Adriaan gesê terwyl hy die boksie oopgemaak het om 'n elegante, maar eenvoudige ring te onthul, presies soos Annelie beskryf het haar ma sou waardeer. Jy het my lewe verander op maniere wat ek nooit behoorlik met woorde sal kan uitdruk nie. Jy het liefde, vreugde, doel, ware betekenis gebring waar daar voorheen net leegheid vermom as sukses was. Jy en Annelie is my familie, my tuiste, my hart. Sy stem het effens gebreek van emosie toe hy uiteindelik die vraag gevra het wat alles sou verander. Hy het gevra of Helena hom die buitengewone eer sou bewys om met hom te trou, om amptelike lewe saam te bou, om hom toe te laat om die res van sy dae deur te bring om haar en Annelie lief te hê op die manier wat albei verdien het om liefgehad te word. Hy het beloof om 'n ware vernoot te wees, teenwoordig en deelnemend in al die vreugdes en uitdagings wat die lewe sou bring. Hy het beloof om haar krag te eer, haar onafhanklikheid te respekteer en haar doelbewus elke dag vir die res van sy lewe te kies. Helena het deur haar trane na Annelie gekyk, 'n stille vraag in haar oë. Annelie het kragtig geknik, haar glimlag so breed dat dit gelyk het of haar gesig van pure geluk kon breek. Ja, het die meisie hardop gesê sonder om direk gevra te word. Beslis ja, jy moet met hom trou, mamma, want hy is lief vir ons en ons is lief vir hom en ons sal die perfekte gesin saam wees. Helena het deur haar snikke gelag, daardie nat lag gelaai met oorweldigende emosie. Sy het teruggekyk na Adriaan, wat steeds geduldig op die koue sypaadjie gekniel het, en daardie ring vasgehou het wat 'n belofte van 'n gedeelde toekoms gesimboliseer het. Sy het in sy oë opregte liefde, ware toewyding, die moedige kwesbaarheid van 'n man gesien wat sy hart heeltemal aangebied het. Met 'n gebroke maar ferm stem het Helena uiteindelik die woord uitgespreek waarop almal gewag het. Ja, het sy gesê, ja, 1000 maal ja. Ja, sy sou met hom trou, ja, sy sou 'n lewe aan sy bou, ja, sy het gekies om te glo in daardie onmoontlike liefde wat sy op die mees onverwagte manier gevind het. Adriaan het die ring met bewende hande van emosie aan haar vinger geskuif, en toe vinnig opgestaan, en Helena in 'n stywe drukkie ingetrek terwyl albei trane van pure vreugde gehuil het. Annelie het entoesiasties vanuit haar stoel hande geklap, en vieringskrete uitgeroep wat verskeie mense naby laat lag en ook hande klap het, en die vreugde van daardie magiese oomblik gedeel het. Toe Adriaan en Helena uiteindelik genoeg uitmekaar gegaan het om mekaar in die oë te kyk, het hy die trane saggies met sy duime van haar gesig afgevee. Hy het gesê hy is liewer vir haar as wat woorde kon uitdruk, en Helena het geantwoord dat sy ook vir hom lief was, dat hy haar hoop gegee het toe sy vergeet het hoe om te hoop, dat hy haar gewys het dat gelukkige eindes nie net vir sprokies was nie, maar ook in die regte lewe kon gebeur. Annelie het aangedring dat hulle haar ook moes druk, en die drie het in 'n stywe familiedrukkie daar in die middel van die verligte plein saamgekom. Mense wat verbygegaan het gestop om te kyk en te glimlag, geraak deur die toneel wat duidelik gelaai was met opregte liefde. Sommige het hande geklap, ander het geluk gewens, en die algemene atmosfeer was een van gedeelde viering.
Adriaan het aan albei beloof dat hy die res van sy lewe sou deurbring om te verseker dat hulle nooit spyt sou wees dat hulle ja gesê het nie. Hy sou elke dag werk om die buitengewone geskenk van hul liefde en vertroue te verdien. Helena het gesê hy het dit reeds verdien, dat hy sy karakter oor die maande met konsekwente dade bewys het, nie net leë woorde nie. Annelie het verklaar dat sy nou uiteindelik die volledige gesin gehad het, waarvan sy altyd gedroom het, en niks kon haar gelukkiger maak nie. Daardie aand het die drie by dieselfde beskeie restaurant geëet waar hulle 'n jaar gelede hul eerste maaltyd saam gedeel het. Die eienares van die onderneming was tot trane bewoe toe sy van die verloving gehoor het, en het daarop aangedring om 'n bottel vonkelwyn aan te bied om te vier, saam met spesiale sap vir Annelie wat nie uit die viering wou gelaat word nie. Hulle het voorlopige planne oor die troue gemaak, maar almal het saamgestem dat die spesifieke besonderhede minder saak gemaak het as die betekenis agter die verbintenis. Dit sou iets eenvoudig maar betekenisvol wees, omring deur mense wat opreg vir hulle omgegee het, en ware liefde vier wat onwaarskynlike omstandighede oorkom het om in iets pragtig en blywend te blom. Toe die aand uiteindelik geëindig het en Adriaan hulle soos altyd huis toe vergesel het, was daar 'n nuwe ligtheid in hul tree. Die toekoms wat voorheen onseker gelyk het, het nou konkrete en tasbare vorm aangeneem. Daar sou nog uitdagings wees om die hoof te bied, praktiese aanpassings om te maak, ingewikkelde besonderhede om te navigeer. Maar hulle sou alles saam die hoof bied, as 'n ware gesin verenig deur keuse en liefde. By die huis se deur het Helena Adriaan lank gesoen, en al die dankbaarheid en liefde wat sy gevoel het, in daardie soen geplaas. Annelie het oordrewe kinderlike walgingsgeluide gemaak, maar het breed geglimlag, duidelik verheug om haar ma so opreg gelukkig te sien. Adriaan het uiteindelik gevind waarna sy siel gesmag het, nie deur 'n berekende soektog of saketransaksies nie, maar deur 'n onverwagte ontmoeting met 'n wyse kind wat hom geleer het dat die grootste daad van liefde soms is om iemand te vra om die persoon lief te hê vir wie jy die liefste in die wêreld is. En Helena het iemand gevind wat haar heeltemal gesien het, wat haar krag waardeer het, wat haar dogter met dieselfde intensiteit liefgehad het as die liefde wat hy vir haar gevoel het. En Annelie, daardie buitengewone meisie wat alles met haar moedige smeking 'n jaar gelede georkestreer het uiteindelik die gesin gehad waarvan sy altyd gedroom het. Soms is die mooiste sprokies die wat nie moontlik lyk totdat dit gebeur nie, en bewys dat ware liefde uit die mees onverwagte plekke en op die mees onwaarskynlike maniere kan ontstaan. En soms kom die diepste wysheid uit die jongste bronne, en herinner ons daaraan dat wat werklik saak maak, is om teenwoordig te wees, liefde te kies, en 'n gesin te bou met diegene wat ons terugkies. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Adriaan, Helena en Annelie julle harte diep geraak het. Hierdie reis van onverwagte liefde, gekose familie en tweede kanse herinner ons daaraan dat die lewe ons op wonderlike maniere kan verras wanneer ons ons harte oophou. As hierdie storie met jou geresoneer het, vra ons dat jy 'n like op die video los en inteken op ons kanaal om nie die volgende opwindende stories wat ons elke week bring, mis te loop nie. Deel in die kommentaar watter oomblik jou die meeste ontroer het, ons wil graag jou indrukke hoor. En om meer verhale te ontdek wat die liefde, hoop en die krag van die menslike gees vier, kyk na ons spesiale snitlys deur. Hier langs aan te klik. Elke storie wat ons deel, is 'n herinnering dat dit nooit te laat is om oor te begin, lief te hê en die gesin te bou wat ons hart begeer nie. Baie dankie dat julle ons op hierdie opwindende reis vergesel het, en tot die volgende storie.